Julle is baie welkom so tussen die lees en koekies te eet en koffie te drink. Die koekies is baie lekker. So ons is baie dankbaar oor dit. Alright julle, maar baie welkom almal van julle. Ons het vanmôre eintlik 'n baie lekker diens gehad. Die Here het my nogal 'n kwaai woord gegee, so luister maar die woord as jy 'n kansie kry. Ek is altyd dankbaar as die Here vir mens lei. Dit en mens weet, dit is wat die Here nou wil bedien en die goed wat die Here mens gee. Dit is altyd lekker om dit te sien. Alright, maar ons gaan vanaand so 'n bietjie aangaan waar ons laasweek opgehou het. Ons die dakgedeelte van Herbou se huis is eintlik baie, ons is nie meer baie ver van klaar af met betrekking tot die struktuur nie. Dan is ons op die punt waar ons hierdie opleiding of hierdie deel van die opleiding gaan afsluit en dan gaan ek letterlik oor na, nou ons kan dit eintlik noem, want as jy huis gebou het, moet jy hom nog binne afwerk. En die afwerking binne gaan ek met julle doen op 'n manier waar ons met julle gaan praat oor 'n leefwyse in die koninkryk van God. En dit gaan letterlik oor Matteus 5, 6 en 7. Ek dink elke persoon wat gered word, behoort daai inligting te ken. Omdat dit lewensverandering is. Dit is goed wat 'n ou is as 'n ou dit sien. En 'n ou sien jou eie gebreke in die lig of in die spieël van dit. Daai goed raak nog 'n ou se gees aan. So ons sal dan direk met dit begin en dan deur dit werk en kyk waar kom ons uit en dan soos daar klaar is, dan kan ons op onderwerpe stil staan wat ons dan ook voel ons moet doen. Julle, maar intussen het ons nou laasweek begin met hierdie boekie, die boekie se nommertjie is F2 en dit gaan oor rig die dak op en ons het met julle laasweek gepraat rondom eintlik 'n baie interessante skrif waar die Here ons roep en hy eintlik die disippels roep reg aan die begin by die calling, by die begin van sy bediening maak die Here 'n stelling teenoor die eerste disippels wat hy roep en hy sê kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. So die hele Nuwe Testamenties of Jesus se hele openbare bediening begin met 'n belofte dat die oes gaan inkom. Jy weet ons mis dit baie keer want ons kyk baie keer net na die verlossingswerk en na die kruis en wat daarmee gepaard gaan, maar daar's 'n kragtige belofte reg aan die begin vir elkeen wat bereid is om hom te volg, dat hy van so 'n persoon 'n disipel sal maak wat vissers inbring, met ander woorde wat mense inbring. So almal van ons het die potensiaal om met iemand te deel en iemand net by die Here uit te kry. En ek sê altyd vir die mense, ding wat 'n ou moet onthou, weet jy bring dalk 1 of 2 ouens by die Here uit, maar jy weet nie of daai persoon wat jy by die Here uitbring, dalk 100 ouens by die Here uitbring nie. As jy nou dink ouens soos Billy Graham en daai ouens wat duisende mense bedien het, en hoe dat Moody se totale bediening eintlik in ignition is, weet jy, dit het letterlik Graham se bediening ge-ignite. En hy was in 'n Bybelskool en ek het jare terug het ek sy getuienis gelees rondom dit en hy het gekom of hulle het hierdie toer gevat deur daai museum van D.L. Moody en toe hulle uiteindelik nou in die bus klim en almal nou op pad terug is, toe vra die dosent of wie dit ook nou al was, hoor, is almal aan boord en hulle kyk toe nou en hulle sê nee, okay, maar Billy Graham is nie daar nie. Hulle sê maar waar is hy? Want almal het nou al opgeklim, weet hoe, waar is hy? En hy besluit gou hy gaan nou gou kyk waar hy nou vasgehaak. En toe hy in die huis inkom, toe staan Billy Graham letterlik op sy knie. Hulle sê daar waar Moody altyd gebid het, daar was letterlik in die mat was daar letterlik 2 gate gewees, soos sy knie die mat deurgebid het daar. En toe hy daar kom, toe staan hy, Billy Graham daar met trane in sy oë en hy sê vir die Here, Here, doen met my wat U met hierdie man gedoen het. En hy staan met sy knie in daai holtes waar hy bid. En dis waar hy hom opgetel het en dit is waar sy bediening 'n kragtige inspuiting gekry het deur die Heilige Gees om te gaan doen wat hy moes doen. Nou ons ken almal vir Billy, weet hy het 'n baie sterk evangelistiese bediening gehad. Wat hy wel sê is altyd as jy in sy later jare as jy met hom praat en sê altyd as ek alles kon oorkry sou ek dit anders gedoen het. Ek sou seker gemaak het dat almal deur 'n disipelskap proses gegaan het.
Maar ek meen in sy geval is dit amper onmoontlik om dit te doen, want hoe vat jy al daai duisende mense wat tot redding kom, wat 'n besluit neem deur 'n disippelskap as jy alleen, verstaan jy? Tensy jy die kerk nasionaal en internasionaal mobiliseer. Wat ek dink die pad is om te loop. So dis nie 'n maklike ding nie, maar al wat ek weet is almal van ons is geroep om éventueel vissers van mense te word. So jy moet net deur, al is dit begin by jou eie gesin of waar dit ook al begin, die Here het ons geroep om met iemand te deel en iemand by die Here uit te bring op ons besondere manier van my persoonlikheid en alles. En daai belofte sien ons letterlik in vervulling kom op die dag van Pinkster. Want onthou, die eerste ou wat daai woorde hoor, die heel eerste ou wat dit hoor, is Petrus en Andreas. Daai jare was dit nog Simon, my en sy broer Andreas. Hulle is die eerste ouens wat reageer op Jesus se uitnodiging, kom agter my aan. En wie is die ou wat op die dag van Pinkster opstaan? Dis Petrus. So daai belofte word letterlik vervul in Petrus se lewe op die dag van Pinkster, toe hy met een preek 3000 mense na God toe lei. Nou julle, dit kan nooit gebeur sonder die toedoen van die Heilige Gees nie. Dit kan net nie gebeur nie. So 'n mens moet ek dink ons moet dit verstaan. So ons kort die Heilige Gees krag om letterlik weet mense by die Here uit. Jy kan dit nie doen met kopkennis nie. Ons het God se Gees nodig en dit is wat belangrik is. So ek wil julle aanmoedig vanaand om julle te sê, hoorie, so dit maak nie saak wat jou persoonlikheid is, wat jou geaardheid is, wat jou gawes is nie. Die Here het mense in jou bedieningssfeer gesit met wie jy kan deel en met wie jy 'n pad kan loop. En al wat ons moet doen is, ons moet ons getuienis gebruik. En ek gaan die volgende lesing wat hierop gaan volg, gaan ek begin by jou persoonlike getuienis. Want ek wil hê jy moet verstaan, ek gaan met jou eerstens praat oor die samestelling van die mensdom. Ek praat vanuit 'n evangelistiese hoogpunt uit. So wanneer jy met mense deel, dat jy weet jy moet dadelik half in jou eie gemoed 'n evaluasie hier kan maak. Ons noem dit A-tipe evangelisasie of B-tipe evangelisasie. So met ander woorde, is hierdie 'n A-tipe persoon, is hierdie 'n B-tipe persoon? Want jou outreach, jou strategie verskil van mekaar om daai twee groepe van mekaar af te win. Ons gaan daaroor praat by die volgende lesings, as ons hier met hierdie as nog so een lesing op hierdie een wat gaan volg, en dan gaan ek oor na daai goed toe wat ek julle gaan leer op dit. Want elkeen van ons moet weet hoe moet jy jou hele getuienis gebruik. Ek het baie mense in my lewe geleentheid gegee om hulle getuienis te lewer, maar hulle verloor die gehoor omdat hulle heeltemal te veel detail insit. En dit is nie wat mense wil hoor nie. Mense wil nie detail weet nie. Hulle wil nie weet, hoor jy, ek het in 'n groen Volkswagen gery op die 25ste dag van daai maand en daai jaar. Hulle wil nie daai detail weet nie. Hulle wil weet, waar was jy? Wat het met jou gebeur en waar is jy nou? Dis die 3 vrae wat jy altyd in jou gedagtes moet hou. So en daai goed gaan ek julle leer en letterlik vir jou een bladsy vorm gee en sê, hoorie, so okay, skryf gou-gou 'n bietjie jou getuienis. En dis nie noodwendig net jou reddende getuienis nie. Dit is jou getuienis wat God vir jou gedoen het oor die afgelope tyd. Want die skrif sê, deur julle getuienis sal jy hy sê, deur die bloed van die lam, deur die woord van julle getuienis, en die derde ding is die feit dat jy jou eie lewe nie liefhet nie. Met ander woorde, dat jy bereid is om alles prys te gee, sal julle die bose oorwin. So daai 3 dinge is die dinge wat in ons lewens moet realiseer. So ek gaan julle deur daai goed vat en gaan julle leer, en dan éventueel as ons klaar is met al daai goed, dan gaan ons oor na 'n leefwyse in Christus waar ons dan gaan streng gesproke met julle praat oor alledaagse dinge, maar waar die Here dan vir ons sy koninkrykskreet eintlik uitspel van wat hy van elke kind van God verwag. So ons gaan dit doen. So kom ons bid saam en dan begin ons met vanaand se lesing. Here, baie dankie dat ons vanaand net weer eens saam kan wees. Ons wil vra, Here, dat U hand van genade en krag oor ons sal uitstrek en dat U net U koninkryk in ons lewe sal laat kom, Here. En Vader, spreek U vanaand ook so deur die diensknegt en help my, Here, met woorde en lippe wat Here wat hakkel en nie altyd reg weet hoe om te sê en wat om te sê nie. Maar ek wil bid, Here, open elkeen van ons se ore om ook die woord te hoor en Here daarop te reageer, want wat baat dit ons, Here, ons hoor maar ons doen nie. Want ons het ook, Here, by een van die vorige lesings het ons ook gehoor, Here, dat dit help nie ons hoor en ons doen nie. En ek wil bid, Here, help ons om te hoor en te doen, want dan sal ons deur God gebruik word. Here, ek loof en ek eer U dat almal vanaand hier is, wie gekom het,
Hulle wat dit nie kon maak nie, wil ons ook seën vanaand, Here, met hierdie gebed en vra dat U met hulle sal wees. En Here, ons het gesien Jacqueline is siek, ons bid dat U haar sal aanraak en vir haar genade sal gee. En ook elke ander een, Here, as vanoggend van die mensies wat nie vanaand weer kan kom nie, en ons dankie dat hulle vanoggend hier was. Maar ons wil bid, Here, dat die koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied in Jesus se almagtige naam. Amen. Alright julle, ons is dan op bladsy 8 en wat ek nou vir julle gesê het, het eintlik gegaan tot en met daar bladsy 8 waar ons nou laasweek opgehou het. En ons het laasweek eintlik afgesluit met die gelykenis rondom die bestuurder wat weggaan, wat 'n direkte verwysing is na Jesus. Hy stel eintlik sy eie, hy gebruik sy eie lewe en sy eie toekoms wat met hom gaan gebeur binne daai gelykenis, en hy vergelyk dit met 'n bestuurder wat vir 'n lang tyd gaan weggaan en dan het hy geskenke of gawes, hy het eintlik talente, sê die Bybel, aan sy dienaars uitgedeel. En julle onthou nou laasweek, daar was 3 persone wat dan uitgelig word aan. Die een ou kry 5 talente en die ander ou kry 2 talente en die ander ou kry 1 talent. Julle onthou dit, né? So ek wil julle net so 'n bietjie refresh vir ons hieroor gaan. So met ander woorde, nou kom hierdie bestuurder, die Bybel sê na 'n lang tyd kom hy terug om rekenskap af te eis van sy werkers, van die mense wat vir hom werk, sy bestuurders, om by hulle te hoor, wat het julle met die talente gedoen wat ek aan julle gegee het? Nou julle moet onthou, ek het vir julle gesê, die een kry 5, die ander een kry 2 en die ander een kry 1. Nou lyk dit vir ons asof die Here nou so 'n bietjie die een ou voortrek, want hoekom kry hy nou meer as die ander ou? Nou julle, ek weet nou nie of julle al agtergekom het nie, mense kry ouens wat so 'n bietjie slimmer as ek is. En dit vat nie lank om dit uit te vind nie. Jy kan net gou dat jy 'n paar somme doen en sien hoe hierdie ou is baie sterker in wiskunde as ek. Hierdie ou is baie sterker in daai gebied as ek. So dis altyd so. Ons het sekere talente en gawes wat die Here aan ons gee en ons met daai talente en gawes moet ons gebruik. In daai geval was 'n talent fisies 'n stuk geld, né? So hy het gepraat van belegging. So hy gee vir hulle geld en die een ou kry 5 en die ander ou kry 2 en die ander ou kry net 1. Nou dink ons, ag, die arme ou wat 1 gekry het, hy moes nou seker minderwaardig gevoel het. Maar wat ons moet verstaan is, ek dink nie hulle het geweet hoeveel het hy uitgedeel aan elkeen nie. So hulle het waarskynlik met mekaar gepraat seker daaroor, maar hy het nie daar gestaan en sê jy kry 1, jy kry dit nie. Want hy sê daar hoekom hy dit doen. Hy sê na hulle vermoë. So God gaan jou nooit van jou verwag om iets te doen buite jou vermoë nie. Want hy weet wat is jou vermoë. En een ou het 'n vermoë om daai 5 te vat en dit 10 te maak, en die ander ou het 'n vermoë om daai 2 te vat en dit 4 te maak. Die beginsel wat ons by stil gestaan het verlede week is die vrug op wat jy ontvang het. Met ander woorde, daai ou wat die 5 ontvang het, maak dit 10, so wat was sy vermeerdering? 100%. Die ou met die 2, wat was sy vermeerdering? 100%. En wat interessant is, dieselfde boodskap wat hy vir die ou met die 10 nou gee, gee hy vir die ou met die 4. Vir een eenvoudige rede, jy het gebruik wat ek aan jou gegee het na die maksimum van jou vermoë. En jy het daarmee gewoeker en jy het dit meer gemaak en jy was nie lui nie, en dan kom hy by die ander ouetjie wat die 1 ontvang het en daai ou staan dadelik op sy agterbeen en hy sê, ag, my Heer, ons almal weet u is 'n kwaai man en u saai, u oes waar u nie gesaai het nie. Dan kom met so 'n hele, dit klink nogal soos die kerk daai, hoor. Altyd 'n verskoning hoekom hulle nie op 'n plek kan wees nie. Altyd 'n verskoning. Jy kan maar met 'n kerklid praat, dan vra jy om enige ding, daar's altyd 'n verskoning. En dit is goeie verskonings, hoor. Nou dink ek aan daai verskoning van die ou wat by die Here Jesus kom en die Here sê volg my en hy sê laat my net eers my pa begrawe. Nou julle, daai klink vir my bietjie rof. En die Here sê vir hom laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Nou Jesus is nie daarso nou 'n bietjie hard nie. Ek is seker Here het geweet daai ou het nooit die Here gedien nie. Verstaan jy? Dis hoekom hy sê laat die dooies hulle eie dooies begrawe. En dan kom die ou, ek het 'n os gekoop, ek moet dit gaan uitoefen. Ek moet dit gou gaan kyk, werk hierdie os, kan ek ploeg met die ding? En dan sê die Here ook daar vir hom, verstaan jy? En dan wat as die ander, daar's mos 3 goed wat hulle gedoen het. Dis die os en ek het 'n vrou getrou. Ag, Jesus, dink nou net daaraan. Verstaan jy? En ek moet nou eens op honeymoon gaan. Sê die Here, hoorie, los al hierdie goed en volg my. So met ander woorde, wat hy eintlik sê is, dis nie dat daai goed nie belangrik is nie. Hy sê maar kry jou prioriteite reg. So dit is waaroor dit gaan. So ons prioriteite moet altyd in die Here korrek wees. Dit moet altyd in die Here reg wees. So waarna kyk die Here met daai talente wat uitgedeel was? Nie na die getal wat ingesamel is nie. Hy gaan kyk na die persentasie, die prestasie as 'n persentasie op dit wat hulle ontvang het. En albei het
2 van hulle het 100% vrug op hulle bediening gehad en die Here is heeltemal tevrede. Hy sê mooi so goeie en getroue diensknegt, gaan weg. Oor weinig het ek jou aangestel, oor vele sal ek jou nou aanstel. So daar sê hy vir hulle, wat gaan julle beloning eendag wees? So jy het gebruik wat ek jou gegee het. En julle dink nou net 'n bietjie aan daar's so baie mense met soveel potensiaal in hierdie wêreld. En jy kan dit op skool sien jy dit baie, dan sien net hoe jy kry dit nogal onder die seuns, dis so lui soos 10. Die dogtertjies, hulle probeer nogal partykeer hulle bes, maar die seuns, hulle is lui hoor. Okay, hulle sal eerder rugby speel en al die ander goed doen, maar die potensiaal is daar. En dan kry jy hierdie kinders wat net eenvoudig daai goed wat hulle gebruik het of gekry het, gebruik. En hulle ontwikkel dit. So die vrug op jou bediening is waarna die Here gaan kyk. So met ander woorde, wat is die vrug wat jy gaan oplewer na aanleiding van alles wat ons ontvang het? En almal van ons het iets ontvang. Daai een ou begrawe dit en hy bring net dit terug wat aan die meester behoort. En die Here is glad nie tevrede daarmee nie. Want hy sê vir hom, hoekom het jy dan nie maar gegaan nie? Hy sê eers vir hom lui en daar's nog 'n ander woord ook wat hy daar lui en slegte diensknegt. Hoekom het jy nie gegaan het vir die geldwisselaars, vir die bank gegee nie? Gaan Absa bank toe man. En gaan gee dit vir hulle. As jy selfstandig toe gegaan het, kon jy gewen het. Maar nou doen jy niks. Jy het begrawe en jy gee my net terug wat aan my behoort. So met ander woorde, die talent het nooit vermeerder nie. So daai is 'n baie amper 'n radikale gelykenis wat Jesus daar vertel as 'n stuk waarskuwing eintlik weer teenoor ons binne die kerk om te verstaan dat God ons geroep het om vir hom vrug te gaan dra. So ons gaan vanaand dan aan by die faktore wat die vrug beïnvloed. So wat is dit wat die vrug beïnvloed? Met ander woorde, want iewerster gebeur daar goed wat maak dat die vrug wat jy moet oplewer nie opgelewer word soos dit moet nie. So wat is die redes vir dit? Nou julle, ek kom uit landbou uit. Daar is baie redes vir dit. Ek het 1 jaar het ons toe ek nog by Transvaalstreek was, toe was ek nog by departement landbou self, het ek saam met 'n Dr. Brian Birch gewerk. Hy was 'n spesialis op sonneblomme. Dit was sy spesialiteitsgebied. En toe bel hulle hom en hulle sê vir hom, hoor jy, ons kan nie verstaan nie. Ons het nou die sonneblomme geoes hier in die Settlers omgewing. Nou Settlers is nie baie ver van, dis op die Springbokvlakte net hier by Warmbad se omgewing. Hulle het die sonneblomme geoes. En dat daai sonneblomme se koppe is totaal normaal as jy na die ding kyk. Maar daar's geen saad binne in die saad uit nie. Hy's holsadig. Hulle noem dit holsadigheid. Hy's hol. En almal is in rep en roer, want die hele Settlers omgewing oes 'n droë oes. Hulle het alles groot gemaak, al die insette, want hier staan hierdie goed en ons ry so en ek was saam met hom daai dag. Ons klim daar uit op daai lande, daai koppe is so julle. Dit is soos 'n super mooi sonneblomkoppe. Maar as jy hy kop vat en jy breek die saad oop en jy druk hom, dan jy druk hom aan sy pap, hy's hol, hy's heeltemal hol binne. Daar's niks binne nie. En nou weet hierdie boere nie wat gaan aan nie. Hulle kan nie nog so misoes hê nie, want hierdie ding kos hulle geld. En dit gaan maak dat hulle groot verliese gaan ly. En hulle bel vir ou Dr. Brian en sê, hoorie, so ons weet nie wat hier aangaan nie, julle moet ons nou help. En ons het soontoe gery 'n klomp koppe op verskillende lande, op verskillende plekke op die gronde. Nou daai is ook turflande daar, het ons dit versamel. En daai koppe het ons almal in sakke teruggebring hier na die laboratoriums toe en ons daai sade uitgehaal en die goed gemaal. En éventueel het hulle 'n klomp toetse op dit gedoen. En toe kom hulle agter dat daar's 'n gewellige boortekort binne in daai grond. Nou 'n boor is 'n mikroelement. Of is 'n makro, ek weet miskien is 'n makroelement. Dis 'n makroelement. En gewoonlik is jou mikroelemente 'n probleem want hulle doen bemesting op die mikroelemente, dis jou boonste 30 of 50 cm van jou grond. So daar's dit redelik vrugbaar, maar jou ondergrond is belangrik. En hierdie ondergrond het 'n boortekort. En dit het nou éventueel uitgeput na al die vorige oeste en nou kom hierdie sonneblomme en daai boortekort het een funksie. Dis die ontwikkeling van die saad. En daar's geen boor binne in daai grond nie. En hier kry hulle daai hele sonneblomlande lyk perfek, maar daar's geen oes nie. En hoekom? Een makroelement is gone. So ons almal verwag 'n oes. God verwag 'n oes van ons en ons wil nie 'n misoes hê nie, né? So wat is die faktore in daai geval wat die oes beïnvloed het? In daai geval was dit 'n makroelement met die naam van boor.
So met ander woorde, ons kon dit in die laboratoriums optel, ons kon dit daar sien, want ons vir 'n paar maande het ons navorsing op daai goed gedoen. En daai klomp slim ouens met die doktorsgrade het hulle dit maklik uitgefigure en gesê, okay, dit is die probleem hierso. En die volgende jaar het hulle daai boortoediening begin doen en die probleem het nooit weer opgestaan wat ek van weet tot nou toe nie. Okay. So dit is wat daar gebeur. So kom ons gaan kyk na die faktore wat die vrug beïnvloed. Nou Matteus 13 vers 1 tot 23 vertel Jesus nog 'n koninkryksgelykenis. Nou ek het laasweek vir julle gesê die gelykenis van die maagde word opgevolg met die gelykenis van die diensknegte met die talente. En dan sê hy daar dat al twee daai gelykenisse is koninkryksgelykenisse. Nou julle die Herbouse huis is 'n koninkryksreeks. Met ons praat met julle oor die koninkryk, né? So nou kom ons weer nog by 'n volgende een wat ook 'n koninkryksgelykenis is. Kom ons hoor wat sê hy. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit. En groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skei geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie, maar toe die son daaroor opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. Die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. So kan jy sien, hier's 'n vermaaning en die laaste sinnetjie van daai gelykenis sê wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Daarmee sê die Here, luister wat ek met julle deel. Gee ag op wat ek nou vir julle leer. Slaan ag op hierdie woorde, maak julle ore oop en hoor wat ek met julle wil deel. Okay, so in hierdie gelykenis lig Jesus 4 kondisies van die menslike hart uit. Want wanneer jy die verklaring daarna gaan kyk, dan sien jy dat hierdie hele gelykenis het te doen met jou hart. Dit het te doen met die menslike hart. Dis hoekom hy die gelykenis vertel, né? So wat is in die hart aan die gang? So die eerste ene, wat is die eerste kondisie? Die saad val langs die pad. So, nou okay julle, as jy nou moet dink jy saai nou hier langs hierdie pad. En dit is kliphard gery op die skouer van die pad. Wat gaan daar gebeur met daai saad? Absoluut zero. Die voeltjies gaan dit oppik. Hulle gaan kom en dit letter en dis wat hier gebeur het. So, hulle saad val langs die pad. Die tweede kondisie wat hy oor praat is, die saad het op klipperige grond geval. Nou daai klipperige grond moet ons verstaan, dis nie 'n rotsbank nie, wat met ander woorde die grond is boop die oppervlakte van die grond is daar 'n klomp klippe geskatter. En dis nie wat daar staan nie. Daai klipperige grond bedoel dat onder die laagie boogrond wat daar is, 'n baie dun laagie boogrond, is daar 'n rotsplaat wat maak dat daar geen wortel geskiet kan word nie. Met ander woorde, daar kan nie diepte van 'n wortel weet nie. Nou wie van julle ken 'n bonsaiboom? Hoekom bly 'n bonsaiboom bonsai? Hy's in 'n klein bakkie. Daar's nie ruimte vir sy wortels nie. En dan snoei hulle ook nou nog hierdie wortels. So 'n bonsaiboom, jy kan enige boom, ek het jare terug toe ek op skool was, het ek baie bonsaiboompies gekweek. En ek het hulle groot gemaak, ag die mooiste ou boontjies wat daar was. En dit is net eintlik, weet, dis 'n lekker nice stokperdjie. Nou ja, daar's nou baie ouens wat nou die duiwel en alles sien en sê hulle net, hierdie is nou oosterse triek en ek weet nie wat alles nie. En dan sit hulle jou af en nou is jy nou ook nou jonk en jy weet ook nie, is dit nou die duiwel of is dit nou wat gaan nou aan nie en dan los jy nou maar uiteindelik die goed. Maar ek het baie sulke bome gehad. Maar daai boontjies, hulle groei nie want hulle wortel is beperk. En dis presies wat hier gebeur. So die tweede klomp is, dit val op 'n klipperige stuk grond. Met ander woorde, daar's nie diepte van die saadbed nie. Die derde groepering van die saad val tussen die onkruid.
Okay, ons gaan nou die goed vir julle verduidelik. Die 4de een is die saad wat in goeie grond val. So kan jy sien, hier's 'n vergelyking wat Jesus hier tref rondom die kondisie van die menslike hart. En hy gebruik, onthou die koninkryk van God, ek het vir julle reg aan die begin gesê, reg aan die begin 'n jaar terug, daar's 2 dinge wat die koninkryk altyd gebruik as vergelykings. Hy vergelyk altyd die koninkryk met 'n landbouer of met saad. Die koninkryk is soos saad. Hoekom? Want die potensiaal is in die saad en die saad moet ontkiem om sy volle potensiaal te kan bereik. Die volgende ding wat God dit mee vergelyk is die gebou, met ander woorde die bou van 'n gebou. En dis hoekom hierdie hele ding se naam herbou sy huis is. Want hy sê laat julle opbou soos lewende stene, né? Okay. So, kom ons gaan kyk wat is die verklaring van hierdie ding. Op die disippels se vraag waarom Jesus deur gelykenisse tot die skare spreek, antwoord Jesus hulle in vers 10 die volgende woorde. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Hulle wil weet, hoekom praat u met die skare deur gelykenisse? Hoekom vertel jy so 'n storie? Nou julle, eintlik as 'n ou hierdie storie hoor, kan jy eintlik self klaar eintlik agterkom, weet wat is die kruks van die saakie, maar tog ten spyte van dit kon hulle nie verstaan wat daar aangaan nie. Hoor wat antwoord Jesus hulle. Toe antwoord Jesus en hy sê vir hulle, omdat dit aan julle die apostels, my naby disippels gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken. So, wat is die disippels veronderstel om te ken? Die verborgenheid van die dinge van die koninkryk van God. So, wat moet ons doen? Ons moet mense leer die verborgenhede van die dinge van die koninkryk van God. En dit is hoekom julle al vir 1 hele jaar hier sit, baie van julle en van julle nou bietjie nuwer is. Okay, maar julle is nou hier, so ons gaan deur die proses. So met ander woorde, toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Hulle gaan dit nie verstaan nie. Hy sê, want hy wat het aan hom sal gegee word en hy sal 'n oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. So hy praat met hierdie klomp mense daar buite en hy vertel hulle gelykenis en elke ou kan eintlik verstaan wat hy hier probeer sê, maar tog is dit vir die skares buite verborge. Hoekom? Omdat hulle nie Jesus se identiteit kan onderskei nie. Hulle weet nie wie hy is nie. Hulle verstaan nie hy's die een wat sou kom nie. Want julle moet ook nou mooi verstaan, jy weet ons kyk na hierdie goed vanuit waar ons sit. Maar die hele Israel kom met die belofte van die Messias wat gebore sal word vir 4000 jaar. Nou julle 4000 jaar, ons in Suid-Afrika is hier so maar, hoe lank? 400 jaar, 450 jaar of wat ook al. 4000 jaar is 10 keer so lank. Okay? So dis nogal rof hoor. So hulle kom met hierdie belofte en nou gebeur dit dat die tyd gekom het. Nou is Jesus daar. En hulle weet nie dis hy nie. Hy doen 'n klomp dinge wat buitengewoon is. Baie van hulle sê, is dit nie hy nie? Hulle vra hierdie vraag. Daar's die voorloper van Johannes die Doper wat God gebruik het om die pad oop te maak. Duisende mense gaan na hom toe en hy sê vir hulle die Messias is hier. Hy baan vir hulle die pad, maar ongeloof weerhou hulle om te verstaan dat Jesus gekom het. Nou sê hy vir hulle, ek praat met hulle deur gelykenisse. Julle behoort die koninkryksgoed te verstaan want julle loop saam met my, maar hierdie mense gaan dit nie verstaan nie. Want éventueel met hierdie mense gaan hulle hom verwerp, né? Want ek meen die kruisiging moet plaasvind en die vergifnis van sonde vir almal moet gebeur en die opstanding van die dode wat die cherry op die koek is, moet plaasvind sodat almal wat in geloof lewe soos Abraham hierdie belofte kan ontvang. Nou gaan hy nou verduidelik hy dit vir hulle. Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborg, maar aan hulle nie. Want hy wat het van hom sal kry en hy wat nie het van hom sal weggeneem het. Dan verduidelik Jesus die betekenis van die gelykenis van die saad. Nou kom hy, dan selfs daai disippels het nie verstaan nie. Al het hulle veronderstel gewees om die verborgenhede, want hoekom vra hulle hom? Hulle het dit nie gesnap nie. Wat praat hy nou oor saad? Langs die pad, op die klipprige grond, in die onkruid, in die goeie grond. Okay, wat bedoel hy nou? Waar pas dit nou in die koninkryk in? Nou verduidelik hy dit vir hulle. Nou gee hy julle ken mos die lepeltjie, die teelepel storieetjie, né?
Baie keer moet jy maar mense met 'n ou teelepeltjie voed en totdat daai mense volwasse is. Julle ons almal wat kinders grootgemaak het dit gedoen. Daar kom 'n tyd wat jy nie meer met 'n teelepel voed nie, wat die kind homself kan begin help. En jy en ek moet dit maar doen totdat iemand self kan begin eet. So moenie moedeloos raak met 'n ou as hy nou bly met die ou teelepeltjie eet nie, want hoe meer tyd jy met hom spandeer en hoe meer hy in Christus begin die woord begin, die manna van die hemel begin eet, hoe meer gaan daai persoon éventueel groei. Nou ek het in hierdie week interessante statistieke gesien en ek het vanoggend probeer om dit te onthou, maar ek moes dit eintlik ek moes dit eintlik gesave het, maar ek het nie. Hulle sê as 'n persoon een dag in 'n week die Bybel lees, nie 'n hele dag nie, die Bybel lees op een dag in 'n week, dan is die effek feitelik geen jy sien nie effek in sy lewe nie. Toe sê hulle, maar dis nou navorsing wat gedoen is en hulle het gesê hoeveel duisende mense het hulle in daai navorsing ingetrek. Een of ander universiteit het dit gedoen. Toe sê hulle maar as jy die Bybel 2 keer in 'n week lees, dan is daar ook nie regtig 'n effek nie. As jy die Bybel 3 keer in 'n week lees, dan begin daar sekere dinge in jou lewe gebeur, maar dit het nie 'n groot effek nie. As jy die Bybel 4 keer lees, dieselfde. Maar as jy die Bybel 5 keer lees en meer, dan begin mense se lewens verander na aanleiding van die Bybel. So kan jy sien hoe belangrik is dit om die woord te lees. En dit is nou julle dink net bietjie aan al die Christen mense wat jy ken. Ek het al baie dit gedoen. Sê hoor, ek kwoteer gou vir my 10 verse uit die Bybel uit. Hulle kom daarom by Psalm 23 uit, die eerste vers, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Die mense ken nie die woord nie. Ek praat van die kerk ken nie die woord nie. Hoekom? Want ons lees die woord, maar ons slaan nie ag op die woord nie. En baie mense lees nie eens die woord nie, né? Want die woord, julle ken mos die ou grappie van die dominee daar gekom het en toe lê die Bybel onder die stof en die ouens soek maak op hulle heiliges en toe die blind toe stof uit die stof so af toe sê oor hierdie stories van julle gaan nie hier werk nie. Hierdie Bybel lê al hoe lank en hy's nog nooit gelees nie. So en julle dit is hoe dit gaan. Ons is haastig en mense lees, hulle gaan slaap sonder om Bybel te lees. Hulle gaan hulle lewe in sonder om Bybel te lees. Hulle steur hulle net nie om Bybel te lees en julle daar's soveel dinge in die Bybel as jy dit lees wat jy net seker goed agterkom. En hoe meer jy dit lees, hoe meer begin die Here jou daarin lei. En julle, dis hoekom ek hierdie tyd met julle spandeer, want ek leer julle die woord. Ek dink nie julle het al ooit in die lewe soveel skrif gekry soos die afgelope jaar nie. Want jy kan nie hierdie skrif van 'n kansel afkry nie. Want ek kan nie op 'n kansel langer as 45 minute preek nie. Ja, ek gaan baie keer 'n bietjie oor, maar ek mag dit doen, julle mag nie. En so met ander woorde, maar jy kan nie, jy het dalk 2 of 3 skrifte of 5 skrifte wat jy daar intrek, jy kan nie meer as dit gaan nie. Okay, maar hier, ek weet ons stamp julle hier met die skrifte. Dit is letterlik skrif op skrif op skrif. Nou kom die Here en hy vertel hulle, hy sê luister dan na die gelykenis van die saaier. So nou sê hy weer vir hulle luister. Slaan nou ag op wat ek julle gaan sê. As iemand, wie's iemand? Enige persoon. As iemand, die woordjie as is altyd 'n voorwaarde. So met ander woorde, wanneer as iemand wat doen? Die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie. Kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. So, wat is die eerste kategorie? Die saad val langs die pad. Jy preek, hy hoor die woord van die kansel af, hy hoor dit op die radio, hy hoor dit by 'n begrafnis, hy hoor dit by 'n troue, hy hoor dit waar ook al hy is, hoor hy die woord van die Here. Maar die saad val langs die pad. So met ander woorde, kyk nou wat sê Jesus hierso. Hy sê as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, met ander woorde, hy staan nie ag daarop nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. So, wat is die grondtipe langs die pad? Waarna verwys dit? 'n Hartskondisie. Kan jy sien? Hy trek die grond, hy trek die, kom ons noem dit die saadbed, trek hy deur na die hart toe. So hy verduidelik dit daar. So hy vergelyk dit met die hart. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So wat gebeur met die ou waarvan die saad langs die pad val? Hy hoor, maar hy luister nie. Okay? So dit is daai ouens, hulle het letterlik, ek dink 'n
25 mm conduit, jy sal nou mooi weet wat dit is, of 'n 20 mm conduit van die een oor tot die ander oor. So jy praat daai woord hier in, maar hy vlieg hier deur soeps. Dit is nou 'n elektriese stuk pyp is 'n conduit, daai wit pypies. Jy praat met hom hier en jy saai hy saad hier. Daai ding gaan in die hart en hy gaan seker eers daarom hart toe, né? Ek weet nie, julle gaan ook maar so klomp so in die pa en oralste dan. So ek dink daai ding gaan eers in die hart in en dan van die hart af het hy 'n 25 pyp en skiet daai ding daar uit. So as ek nou dit moet in 'n elektriesien se lewe moet sien. Dis hoe dit gebeur en ek sê dit nou vir John want hy's 'n elektriesien. So luister mooi. Daai ou, hierdie Bybel sê, jy saai die saad in sy hart. Maar omdat daar geen grond is om hierdie saad te absorbeer nie, wat dit by die ander oor uit. Ons weet mos nou as ons is ouers, hoe het ons met ons kinders gepraat. En ek dink as jy in die onderwys is, beleef jy dit elke dag. Jy hoor, maar die kinders hoor maar hulle luister nie. Hulle hoor maar hulle hoor nie. Okay? So hulle luister nie. Dis hoekom jy 'n kind af en toe 'n klappie gee, of 'n klap moet gee, want ek wil nou sê klappie, maar 'n klap is nie heeltemal reg nie. Jy moet hom 'n goeie hou gee dat die ore kan oopgaan, hè? Want ek weet nie daar's 'n roete tussen die boude en die ore. So ek dink daar's een of ander kabouter wat daar sit en die oomblik as hy daai klap kry en trek hy tou, dan gaan die ore oop. So daar is definitief 'n verhouding tussen die boude en die ore. Hier sê die Here, hierdie ouens hoor die woord. Die woord word gesaai vir sy hart. Maar hierdie woord gaan in en die ander kant uit. Hy slaan glad nie ag daarop nie. Hy luister nie daarna nie en is gone. So niks gebeur nie. Want hy sê die voëls van die hemel kom, die bose nie, so sê wie is die voëls van die hemel? Die bose kom en hy pik hierdie saad op en hy eet lekker aan dit. Julle elke môre hier op die plot, seker hier by 5:30 is net so nou nog in die dans dit al donker dan hoor ek haar stel en sluit sy die deur oop en gaan sy uit met 'n bakkie kos. Dan staan daai klomp tarantale voor hy hek. Dan's daar 'n klomp tarantale. Hulle staan voor hulle ek weet nie hulle het nie 'n selfoon nie en hulle het ook nie 'n oorlosie om hulle voete nie, maar glo my, as dit 5:30 is hulle daar. Hulle weet dis 5:30. Of hoe laat dit ook nou al is. Dan gaan gooi sy vir hulle saad uit en dan pik hulle daai vinnig hy saad op en dit wat oorbly eet die ander voël. So daar sien 'n mens, hulle weet. Hulle slaan ag op hy saad wat gesaai word en hulle gebruik daai saad, né? Hulle pik dit letterlik op en waar gooi sy dit uit? Op die harde draaiboei, laat dit nou nie in die grond sal intrap as mense daaroor ry nie, né? So die res van die voëls kom en hulle eet die hele dag aan daai goeters staan hulle daar. So dit is die saad wat langs die pad val. Dis 'n ou wat hoor, maar hy hoor nie. Hy slaan nie ag nie. Hy leer nie uit wat hy hoor nie. Hy luister nie na die woord wat na hom toe gaan nie. Okay, so nou gaan hy na die volgende een toe. Dit is hy wat langs die pad gesaai is. En wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Nou julle, as jy daai sinnetjie luister, dan klink dit super kwaai. Met ander woorde, hierdie ou hoor dit en hy slaan ag, hy's opgewonde en hy vat hierdie woord en hy sê, "Jesus, hoorie, hierdie is vir my." En hy gryp hierdie woord. Hy sê dit is hierdie ouens wat op die rotsagtige plekke val. So met ander woorde, daar is 'n laagie grond. Daar is vog wat opgeneem kan word en onthou vir saad om te ontkiem het jy vog nodig en jy het grond nodig, jy het 'n basis nodig, okay, of 'n medium nodig. En die oomblik wanneer hy saad in hierdie grond val, dan is hy opgewonde oor hierdie grond en oor hierdie natheid wat hy hier beleef en wat doen hy? Hy spruit uit. Hy ontkiem. En hy sê en hy groei, hoor nou wat sê hy. En hy wat op die woord hoor en dadelik met die blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, wat doen hy dan? So met ander woorde, hierdie plantjie kom op. Wat affekteer die vrug in hierdie ou se lewe? Sy shallow heart. Verstaan jy? Sy vlak hart. Sy onvermoë om geloof in sy lewe, want hierdie is 'n geloofsprobleem. Met ander woorde, hy kan nie staan die oomblik wanneer die winde van die lewe kom nie. Dan keer hy terug na waar hy was. En julle, dis gevaarlike plek om te wees. So met ander woorde, jy kry dit baie keer, jy maak 'n uitnodiging en dan kom mense
Hulle gryp die woord, hulle hoor hierdie woord, hulle is bly oor hierdie woord, en dan 'n paar weke later, dan sien jy, waar's vir die ou nou? En dan bel jy hom, ag nee, pastoor, dit of dat of dit of dat. So met ander woorde, die oomblik wanneer die moeilikheid kom, is daar geen diepte. Wat laat 'n boom staan, julle? Dis sy wortel. Sy wortel hou hom vas. So hierdie plantjie het geen wortel wat diep gevestig is nie, en die oomblik as die winde van die lewe kom en as die son warm brand. Julle, wat beteken die son brand warm? Wanneer jy moeilikheid begin kry. Okay, die bank bel jou en sê vir Joris, jou kar is nog nie betaal nie, wanneer betaal jy? Dan, ag, waar is die Here? Ek het dan gebid en hy antwoord nie. Dan kom al daai vrae na vore en ons hoor dit en ons wonder, Here, maar weet, waar is die Here? Het hy my nou nie meer lief nie? En dan kom al daai, en dan gebruik die duiwel daai goed, né? En hy krap hy ou se hele lewe om en éventueel retreat daai ou en jy sien hom net nooit weer nie. En dan na 'n lang ruk, dan sien jy ook hier is hy weer in die kerk. En ek het baie sulke ouens oor die afgelope 36 jaar in my bediening gesien. Hy kom, hy groei, woeps, weg is hy. Dan gaan daar jare verby of 'n maande verby en dan skielik hier's die ou weer. Woeps, weg is hy. Nee, die oomblik as dit weet net so raar dit nou regtig so aankom hy en dan sê nou weer 'n bietjie beter gaan, dan verdwyn hy en dan kom hy weer terug. En so, ek noem dit die ou wipplank Christene. Dan sê bo en dan sê onder en dan sê bo en dan sê onder. Hy weet nie eintlik waar is hy nie. So, party ouens, wat gebeur as jy onderkom? Man, jou boude stamp. Onthou jy daai ou plank wat ons altyd in die parkies gekry het? Jy sit so op so 'n harde stuk yster, so 'n groot I-beam ding, so 'n dik yster en dan jy so 'n handeltjie vas soos 'n kind en dan aan die ander ou wat aan die ander kant sit, hy kyk hoe hard daai ding, hoe hy skop daai ding op die hardste vir een rede. Hy wil jou nie net onderkry nie, jy moet stamp. So met ander woorde, hy wil hê jou boude moet stamp dan, hè. En wanneer baie Christene se lewe die keerpad vang. En ek het dit al baie gesien, julle. Ek gaan vir julle net 'n beginsel leer. Wanneer is mense die mees geneigste om te verander? Wanneer hulle aan die einde van hulle self gekom het. Nou ek noem dit sommer in plain Afrikaans en julle moet dit net maar sensorie op hierdie ding, wanneer sy boude die teerpad vang. Die oomblik wanneer 'n persoon nie meer in uitkom, dan is hy geneig om te hoor, dan sal hy vir jou luister, hy sal agslaan. Maar as hy nog nie daar is nie, glo my vry, jy gaan hom nie move nie. Okay? Want hy het nog nie aan die einde van homself gekom nie. Hy dink hy het nog mens. Hy dink hy kan nog homself deurtrek. Maar hy kan nie. Okay, ons weet dit. So, hierdie klomp ouens is die ouens wat 'n vlak grond het. Hulle hoor die woord. Nou verduidelik hy is hier Jesus. Hy sê hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, hoor nou mooi, terwille van die woord, struikel hy dadelik. Okay. En hy by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom, wat doen dit met die woord? Nou julle, kom ons wees nou eerlik met mekaar. Dis waar die kerk is. Die saad het in grond geval wat potensiaal het, maar daar is onkruid rondom die meeste Christene, en ek praat van ons almal, wat kompeteer met die voedingsstowwe in die grond en die sonlig. Want wat doen onkruid? Hoekom is onkruid fataal binne in 'n land? Nou praat ek uit 'n landbouoogpunt uit. Die grootste stryd binne die landbou, as jy nou plant, as jy enige gewas plant, is onkruidbeheer. Nou deesdae is daar baie chemiese onkruidbeheer en daar is baie meganiese onkruidbeheer. So daar's masjiene ontwikkel wat bo oor 'n ry mielies kan ry en dan skoffel hy die lande tussen die mielies skoon. Maar vroeër jare was dit nie so nie. Ons het proewe gedoen op baie verskillende gewasse, in besonder op weidingsgewasse, want dit is waar ek die laaste 5 jaar van my lewe deurgebring het. As jy daai proef plant, en dis gewoonlik lande van so 100 meter by 50 meter of 100 by 100 meter, waar daar 'n verskillende rywytes en digtheid van saad en hoeveelheid stikstof en al hierdie goed met betrekking tot dit in daai gronde gesit word, dan word daar nou navorsing gedoen om te kyk wat is die beste effek, waar kry jy die grootste opbrengs? Okay. So dan is onkruidbeheer super belangrik. Nou julle plant
Grondvoorbereiding, lekker. Plant, baie lekker. As die saad opkom, water gee, baie lekker. Maar as die onkruid sy kop uitsteek, glo my vry, vir elke saadjie wat jy in die grond het, gaan daar 50 onkruide langs hom opkom. So, hulle staan soos harre op 'n hond se rug. En as jy dit nie uithaal nie, nou moet jy mooi onthou, nou is daai plantjie klein. Nou moet jy skoffel tussen daai goed. Nou is jou kans dat jy daai klein plantjie kan seermaak baie groot. So, wat sê die Here Jesus hier? Dit is waar baie Christene is. Hulle het gegroei in die Here, maar daar's dinge wat met God se koninkryk in hulle lewe kompeteer, en hy sê wat dit is. Hulle werke, hulle huwelike, hulle kinders, allerhande goed, rykdom, verleiding van die rykdom, allerhande dinge kompeteer met God se werk. Met ander woorde, waaroor gaan dit? Prioriteite, kan jy sien. En julle, kom ons wees eerlik, ons moenie nou vir mekaar nou net hier lieg nie. Almal van ons moet werk. En die werke sit op ons 'n klomp druk. En almal wil vorentoe gaan en wil graag die beste in hulle lewe behaal wat hulle kan behaal. En dit is hoekom ons almal meer en groter insette lewer binne die konteks van die sekulêre wêreld. Maar daar is 'n meer voortreffelike weg, en dis 'n koninkryksweg en finansies, en dit het ons nou al baie oor gepraat, hier in die vorige reeks, maar dis belangrik om daai goed te verstaan. So met ander woorde, daar's 'n skrif wat sê, God maak sy gunsgenote ryk, selfs as hulle slaap. Het julle daai gelees? Nou julle, wie van julle wil ryk word en nog slaap daarbey? Hæ? Klink daai nie na 'n bargain nie? Nou, is dit nou sommer net 'n stelling wat in die Bybel staan, of is dit die waarheid? Die waarheid van daai skrif is, as jy die finansiële implikasies wat in die Bybel vir jou deurgegee word, nougeset nakom, is jy geposisioneer vir God se blessing wat in die nag na jou toe sal kom. Jy gaan skielik kontrakte kry. Dit gaan nie moeilike kliënte wees nie. Jy gaan, as dit 'n moeilike kliënt is, wysheid hê om te oorwin. Jy gaan net deur begin breek met waar jy is. Jy gaan bestellings begin inkry. En so 2 weke terug toe stuur Christel vir my 'n WhatsApp van hierdie besigheidsvroutjie wat en ek dink ek het dit hier nogal gesê. Ek weet nie waar het ek dit gesê iewers ter, of dit laasweek gesê het, van hierdie vrou wat hierdie besigheid begin het, en dan gaan dit sleg met haar, en dan elke keer as dit stil raak binne in hierdie winkel, dan bel sy haar man. Dit gaan eintlik oor die belydenis van jou woord. Dan sê sy, hoorie, dis baie stil hier, so ek is bekommerd. En dan klim hy in sy kar en dan ry hy na haar toe, en dan kom hy en sê vir my, gee net asseblief daai tilslippe hier. Gee my daai til. En vat hy sy aan, sit hom op die til, en hy sit hom op die verkoopboekie, of wat hulle ook al gebruik het, en hy spreek lewe oor dit, en hy roep die naam van die Here oor hy besigheid. Sy sien, hy's nog nie by die deur uit, dan begin die mense inkom. Hy het net in sy lewe 'n ding geleer, spreek lewe. Want dood en lewe is in die mag van die tong, en ek en jy gaan die vrug eet van dit wat ek spreek. As ons heeltyd dood spreek, en daar by die gemeente tans aan die ander kant, het ons redelike finansiële skommelinge gehad as gevolg van die Engelse dienste wat ons daar begin. Ek praat van groot finansiële skommelinge, julle. Ek praat van 'n paar 100.000 rand se verlies in 'n jaar. Wat ons eintlik in die moeilikheid los daar. En nou praat ons oor hierdie goed, en almal is bekommerd daaroor, en ons het in my 33 jaar van my bediening, het ek letterlik, ek glo nie, ek het meer as 2 maande in my lewe geworry oor geld in my kerk. Nooit. God het altyd voorsien. En hy voorsien nou nog. Maar nou sien ons hierdie tendens, en is vir ons al vreemd, want ons is nou gewoond om te doen wat God sê, en ons doen dit nou. Vra ons, Here, maar hoekom is dit so? Partykeer skommel die Here, hy skud so 'n bietjie die cage. Hoekom? Want hy wil goed gedoen hê, en ons is te stadig om te beweeg. Ons move nie. En dis een van die dinge, in hierdie week wat kom, gaan ons by mekaar kom, die pastore by mekaar kom, want ons moet gaan kyk, weet, wat wil God nou doen? Wat wil God doen in my lewe? Wat wil God doen daar? En ons moet by God uitkom om te doen wat God wil hê ons moet doen, julle. Nie wat mense doen nie. Nie wat, want mense, ek weet, as ek vir jou moet sê, gister het mense weer vir my gesê, gaan jy dan nou nooit weer hier preek nie?
Hoor jy, ek preek elke tweede Sondag daar, ja nou nie hierdie keer nie, want ek meen Marius was daar nou met verlof en ek moes die man ook 'n bietjie ruskans gee. Okay? So met ander woorde, preek jy dan nou nooit weer hier nie. Nou julle, wat is nooit weer nie? Ek het 2 weke terug daar gepreek. Okay? Ek sê, was jy hier? Nee, hy was nie. Ek sê, dis jou probleem. So kan jy sien hoe werk mense. So met nou sit jy heeltyd tussen hierdie vure. Wat moet ek maak? Hoe moet ek beweeg? Maar aan die ander kant is dit so, hierdie kerk moet betaal word. Hier skuld op hierdie gronde. Die Here het gesê koop hierdie goed. Ek het vir die Here gesê ek het nie geld om dit te koop nie. Maar die Here het gesê koop dit, ek sal vir jou uittrek en ek gaan die deurbreke vir jou uitstuur. En dis nou amper 5 jaar Oktober maand wat die Here my elke liewe maand deurdra en ons het 'n klomp duisende rande, 'n paar honderde duisende rande al in hierdie plek ingesit net om hierdie plek leefbaar te maak. In die somer is hierdie plek mooi, as jy inry, alles is groen. Ja, in die winter is dit nou 'n bietjie lelik. Maar in die somer is dit jy inry dan daar's baie werk al hier gedoen. So hoor wat sê die Here hierso. Hy sê hierdie saad val. Daar's potensiaal. Hy kry grond, hy kry diepte van wortel. Maar daar's 'n kompetisie. En wat is die kompetisie? Die wêreld. Dis al wat ek daar noem, kan jy in een woord opsom, die dinge van die wêreld. As jy vir mense moet sê, wat kies jy om na daai party toe gaan of bid hier toe te kom? Ek gee jou een raai, wat kies hy? Die party. Okay? En nou sê ek jy moet nooit na 'n party, en ek praat nou nie van 'n partytjie soos nou die wêreldse. Ek praat sommer net van 'n gewone partytjie, verstaan jy, waar ons ook bymekaar kom vir jou. God sê nie jy moet dit nie doen nie, maar die Here sê dit gaan oor prioriteite. Daarom sê die Here, julle die kernskrif van die Nuwe Testament, en julle gaan daai ding kry wanneer ons met julle praat oor hierdie vreeks wat ek hierna gaan bedien. Wat sê Matteus 6:33? Soek, 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 soek. Kyk die woord. Eers die koninkryk van God. Met ander woorde, soek eers God se heerskappy in jou lewe. Dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg. Watter dinge? Wat net vorentoe staan in vers 22. Moenie jou bekommer oor wat jy sal eet nie, moenie jou bekommer wat jy sal aantrek nie, moenie jou bekommer oor dit nie, moenie jou bekommer oor dat nie. Want ek weet wat jy nodig het. Maar soek eers my heerskappy in jou lewe, dan sal al daardie ander goed realiseer. En julle, nou kom ouens, nou tree hulle toe tot die koninkryk. Nou dink hulle, die volgende môre 6:00 is hy opstaan. Alles is nou fyn. Okay? Dit werk nie so nie. Ja, jy gaan kyk in die bankrekening, hoor jy die daar 'n miljoen rand ingekom. En julle, die predik is by dit uit. Ek het al na hierdie preke gekyk, dan daai jare het hulle seker kaartmasjiene gehad en jou kredietkaart wat jy so trek, het jy hom onthou, dan jou kaart se nommers op en kom dit op so 'n blaadjie deur. Dan preek daai ou oor finansies en dan staan daar seker 20 van daai goed op hierdie groot kansel hier voor op die punt, want dit is 'n hoë kansel, die mense kan net hier voor. En dan uiteindelik dan quoteer hy vir hulle Galasiërs 6, net wat die mens saai, dit sal hy maai. En dan gebruik dan bedien hulle op dit en dan kom daar duisende mense vorentoe en hulle kom swipe en skielik is daar 'n groot finansiële inspuiting. Julle, daai goed is alles waar. Maar hy quoteer nie die laaste gedeelte van daai skrif nie. En God sal op die regte tyd vir jou laat maai as jy nie verslap nie. So wat sê dit vir jou? Dis nie 'n eenmalige event nie, dis 'n leefwyse. Kan jy sien? Daar lê die sleutel, julle. Nou sykel die ouens op en hierdie ou dink, hoor jy, as ek nou hierdie R10,000 gaan gee hier en hy vat sy laaste R10,000 en hy gee dit aan môre krepeer en sê, Here, u goed werk nie. So God werk. Doen hy dit? Ek het hom nog nie gesien dit doen nie, maar ek het 'n paar van die ander ouens al gesien. Kyk, ek is 'n TD Jakes fan, julle. Ek het daai ou kan preek. Benny, daar's die ou wat ek ook al gesien het, ja. So, maar ons kritiseer nie. Hulle moet doen wat hulle wil doen. Elke ou sal sy eie oordeel, elke ou staan voor die Here, onthou dit. So ek dis hoekom ek nou nie 'n naam genoem het nie, maar julle wil nou 'n naam noem hier. So maar dis wat ek al gesien het, julle. Van daai ouens ook kom bid hulle vir genesing en dan kom daai ouens vorentoe wat letterlik 'n afbeen het. En dan hoor ek sê daai prediker, oor die mic, hoor jy, dis nie vandag God se tyd om 'n afbeen heel te maak nie. Julle, daai is ek weet nie wat ou dit noem nie, maar dit is gevaarlike goed daai.
Ja, die Here gebruik hulle. So moet ook nie dink die Here gebruik hulle nie, want ek het ook al gesien waar die Here hulle gebruik. Maar hy het net nie die geloof om vir hy been te bid nie, verstaan jy? So moenie ek het 'n ding in my lewe geleer, julle moenie mense kritiseer nie. God weet wat nou ou se hart is. En dit is al wat eintlik vir my belangrik is. So ek probeer nie goed beoordeel nie, want die Fariseërs kyk na Jesus en hulle sê man, hierdie man wat hier staan, hy die gees van Beelzebul. Het julle al daai skrif gelees? Nou wat se ding is Beelzebul? Is die god van vlee. So met ander woorde, nou kom die skrif en die mense in die kerk het hulle altyd hierdie vraag en sê ja, as jy teen die Heilige Gees sondig sal dit jou nie vergewe word nie. Dan sê die mense maar wat is die sonde teen die Heilige Gees? Dis dit. Waar die Gees van God werk en jy sê dis die gees van Beelzebul. So met ander woorde, jy staan daar, jy ervaar wat die Here doen, jy sien wat daar gebeur, maar jou ongeloof is so groot dat jy alles wat daar gebeur aan die duiwel gee. Okay, pas op vir dit. So bly eerder stil. Hou dit neutraal, is goed nie vir jou visie lyk nie, get away, stap weg, draai om, okay? Beoordeel die gees, sê die Bybel. Beoordeel dit. Want die duiwel kan ook wonderwerke doen. Jy het gesien in nou Moses se lewe, okay? Hy gooi 'n staf, hy word 'n slang. Wat doen hulle? Hulle gooi 'n staf en dit word 'n slang. Maar wat doen God? Hy vat Moses se staf, die slang, en hy vreet al die ander slange op. Okay. So daar's 'n manifestasie van krag bo krag. So wanneer ons op 'n plek kom, so moenie vaskyk in wat jy net sien nie. Ervaar in jou gees wat gebeur hierso. En dis wat belangrik is. Hier sê die Here, hierdie ouens kan vrug dra, maar daar is nie vrug nie, want die wêreld se kompetisie is in hulle lewe meer belangrik as God se koninkryk. So hulle jaag na dinge en mense onthou daai skrif sê nie dis nie 'n Christen daai nie, né? Daai skrif sê nie, want hy het die woord gehoor, hy het die woord aangeneem, hy het gegroei, maar iets beperk hierdie lewe. En dis die dinge van die wêreld. So, en ek sê vir my, as ek kyk na waar die kerk vandag is dit waar die kerk is, want die vrug op ons bediening is min. Want ons het nog nie op 'n plek gekom waar ons eintlik alles oorgee nie, omdat ons prioriteite is eintlik so 'n bietjie aangetast, né? Kom ons gaan kyk na die laaste een hierso. Hy sê hierso, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word, wat is die woordjie daar? So wat is die effek van onkruid in jou lewe? Onvrugbaarheid. En by wie op die goeie, ek wil sommer net teruggaan na daai skrif toe. Ek het begin met hierdie reeks of met hierdie lesing op Johannes die 15de hoofstuk. En hierin, ek dink is vers 8, en hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug sal dra. So as ek en jy God in ons lewens wil verheerlik, wat moet ek doen? Ek moet geestelike vrugte dra. As ek nie wat is die ander kant van daai muntstuk? As jy nie geestelike vrugte dra nie, dan word God nie in jou lewe verheerlik nie. So met ander woorde, dis so bottom line soos dit. Dis so eenvoudig soos dit. So vrug in jou lewe verheerlik God. Nou julle, kom ons nou vir jouself dink, hoe doen die Here dit? Jy het 'n getuienis, want vrug in jou lewe gaan altyd gepaard met 'n getuienis en 'n getuienis wat jy het verheerlik die Here. Okay? Jy vertel die getuienis en dit verheerlik die Here. Dis hoekom ek altyd verwys na hierdie ou stuk gebou hier langs aan. Dit verheerlik God, want ons het 'n getuienis daar. So luister mooi vandag. Die Here sê jou getuienis moenie aangetast raak omdat jy nie vrug het nie. Want as jy nie vrug het nie, gaan jy nie 'n getuienis hê nie en gaan dit nie God in jou lewe verheerlik nie, né? Okay. En by wie die dorings en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van die wêreld verdring dit. En by wie op die goeie grond gesaai is. Dit is hy wat doen? Hoor en verstaan en dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Weer 3 kategorieë, kan jy sien. Een kry 1 talent,
ander een kry 2 talente, ander een kry 4 talente. Maar wat is die effek hier? Die wat die woord hoor en dit doen. Die wat die woord hoor en dit verstaan en dit doen. Hulle sal 'n oes hê. En hoe lyk die oes? 30, 60 en 'n 100voudige opbrengs. Nou julle, kom ons vra mekaar die vraag. Wie wil graag uit hierdie 3, watter oes sal jy graag wil oplewer? Almal van ons sekerlik 'n 100. Gaan almal 'n 100 oplewer oor 'n spesifieke saak? Nie noodwendig nie. Want almal het nie dieselfde potensiaal nie. Verstaan jy? Dit het ons nou gesien. Maar die ou wat 30 oplewer en die ou wat 100 oplewer en die ou wat 60 oplewer is mooi so goeie en getroue diensknegt. Dit moet ons verstaan. So God beloon hierdie ouens wat 'n vrug oplewer in hulle bediening of in hulle lewe, nê. So wat sê Jesus hier vir ons? Nou ons het nou al baie oor die gepraat, ek gaan dit nou net vir jou deurlees. Saad langs die pad. By hierdie kategorie val die saad op die harde loopvlak van die pad. Dit vind geen grond om dit te bedek of vog te absorbeer nie, en die voëls van die hemel kom en pik die saad op. Op hierdie wyse gaan die volle potensiaal van die saad onmiddellik verlore. Het daai saad wat langs die pad geval het, dieselfde potensiaal as die wat in die laaste kategorie geval het? Dit het. Maar dit lewer nie enigsins dieselfde vrug op nie. Kan jy sien? OK. Jesus vergelyk die harde oppervlak, hierdie goed is nie geredigeer nie, so ek sien daar spelfoute. Hier Jesus vergelyk die harde oppervlak van die pad waarna hy hier verwys direk met die hardheid van 'n menslike hart. Dit spreek van 'n gesindheid van selfregverdiging en ongeloof wat geen geestelike vrugte sal oplewer nie. Jy kan nie vrug dra as jy ongeloof in jou hart het, as jy selfregverdigend is nie, jy gaan nie vrug kan oplewer nie. Die duiwel kom en steel die saad van God se woord onmiddellik uit die hart van die toehoorder en daar vind geen ontkieming plaas nie. So die woord saad ontkiem nie eers nie. Wat gebeur by die klipperige, die vlak grond? By hierdie kategorie val die saad op rotsagtige plekke binne die bewerkte land. Die implikasie beteken dit dat daar wel 'n vlak laagie grond was wat die saad kan ontvang, maar omdat daar onder die vlakkerige grond 'n ondeurdringbare rotslaag was, kon die saad slegs ontkiem en nie tot volwassenheid ontwikkel nie. Mense met hierdie tipe gesindheid hoor die evangelie, neem dit dadelik aan met blydskap, maar hulle geloof is oppervlakkig en daar is geen geestelike diepte in hulle lewe nie. Heiligmaking gaan ontbreek en al hierdie dinge wat hulle eintlik moes toegepas het, gaan nie daar wees nie. Wanneer daar die geringste mate, dan moet 'n bietjie snaaks afgekap. Wanneer daar die geringste mate van vervolging kom, dan gee hierdie mense hulle geloof op en alle toekomstige potensiaal gaan ook verlore. Nou kom ons kyk net gou na een ding. Hoeveel vrug lewer die saad langs die pad op? 0. Hoeveel vrug lewer die saad op die vlak grond op? Die ding wat groei, hy skiet wortel, maar 0. So 50% van die saad wat gesaai is, lewer hoeveel vrug? 0. Klink dit bekend? Klink dit bekend binne die raamwerk van die kerk? OK. So 50% hier al het nog nie vrug gedra nie. OK. So kom ons kyk gou na die volgende een. Saad tussen die onkruid. Die derde kategorie verwys na die saad wat op die land gesaai word, maar daar is geen geestelike nasorg nie. Hy hoor die woord, daar's nie iemand wat hierdie mense leer nie, daar's nie iemand wat hierdie mense 'n pad mee loop nie, daar's nie iemand wat die woord in die mense se lewens vestig nie. Jy bring ou tot bekering en jy los hom. Weet jy hoeveel mense het ek al in my lewe gekry? Dan deel hulle met 'n persoon, dan neem daai persoon die Here aan. En weet jy wat is die volgende ding wat hulle doen? Hulle kom damp daai persoon voor my deur. En sê, hoorie, ons het nou hierdie ou by die Here uitgekry, nou is dit jou beurt. Julle nou, kom ons praat 'n bietjie oor dit. Daai persoon wat jy by die Here uitgebring het, is dit jou geestelike baba of is dit nie jou geestelike baba nie? Dis jou geestelike baba.
Wie van julle gaan 'n babatjie kry? Sy vrou gaan 'n baba hê, vir die manne en die vrouens wat hier is, gaan 'n baba hê. En jy kry hierdie baba en dan gaan damp jy hom by iemand anders se voordeur. Daar is sulke mense, maar daar's baie omstandighede rondom dit, maar die meeste mense gaan dit nie doen nie. OK? So met ander woorde, hoekom wil ek 'n tannie bel my eendag en dis nou maar sommer nou net op 'n ander vlak en sy sê vir my, hoor hierso, nee jong, ek voel regtig hierdie tannie lê in die hospitaal, jy moet asseblief vir haar gaan bid. Ek sê OK. Ek sê maar ek het nog nooit geweet die Here is kwaad vir my nie. Sy sê maar wat bedoel jy nou? Hoekom wat sê jy nou vir my? Ek sê nee, want as die Here wou gehad het ek moet haar gaan bid, het hy vir my mos gesê gaan bid vir haar. So nou sê hy vir jou om vir haar te gaan bid, en jy's te lui. En nou wil jy ek moet gaan. God wil my nie daar gebruik nie. God wil jou daar gebruik. So klim in jou kar en gaan bid vir daai tannie in die hospitaal. So kan jy sien hoe dit werk. Hier's 'n geestelike baba wat sy ontvang, maar wat doen sy met hom? Hoorie, dis te lekker cozy by die huis elke aand. As ek by die huis kom, dan my deure is gesluit en ek gaan nêrens heen nie. Dit is koud in die winter en dis warm in die somer en ag, dit is vroeg donker en ek ry nie alleen nie en al hierdie verskonings. Jy hoef nie in die aand te gaan, jy gaan deur die dag. Sy is haar eie baas gewees, sy het haar kappersalon gehad. Dis 'n diep geestelike tannie. Met 'n kragtige gebed. Sy was een van die tannies wat my deurgebid het tot ek die Heilige Gees ontvang het. Hoekom sal God vir my nie sê gaan bid vir haar nie? Verstaan jy? Hy sê mos vir my. Ek weet mos, die tannie het ek nie eens geken van geen kant af nie. Hy het vir haar gesê. So leegheid het 'n effek. OK. Daai saad word nie skoon gemaak nie, né? Jy kan sien. En daar's 'n bietjie onkruid om daai stukkie plantjie wat daar in die middel van die land staan. Maar kom ons gaan kyk, wat is die effek van dit? Dit kompeteer vir die sonenergie. Hoekom groei dit? Hoekom is daar geen wat is die effek van hierdie onkruid om hierdie plant? Dit kompeteer vir twee dinge. Nommer 1, sonlig, sonenergie. Nommer 2, dit kompeteer vir 3 dinge. Sonenergie, water en voeding. En onthou, alle mikroelemente lê bo. En enige onkruid se wortelstelsel is vlak. So wat doen daai onkruid? Daai ding vreet al. Dis hoekom daai ding so vinnig groei. Hier by ons het ek al bossies uitgeroei. Dan die volgende somer kom hulle weer op aan die ander kant van my heining. Binne 1 seisoen is daar bossies wat van die grond af groei, so hoog soos daai ding. 2,5 meter, 3 meter. 1 seisoen, dan is hulle so dik. Nou julle, wat se kans het 'n mielieplant teen daai ding? Verstaan jy? Geen. So ons sien dit letterlik binne die praktyk. Op hierdie wyse belemmer dit die groei van die plant en word die oes benadeel. Die Bybel sê geen vrug kom voor nie, omdat die onkruid die plant verstik, wat letterlik verwrig beteken. Daai woord verstik is to choke. Met ander woorde, hy het daai plant om sy nek en hy choke hom. Ek het so 'n rankplant gehad, daar waar ek altyd daar bo in die berg gebly het. Hy het so 'n klein bolletjie onder die grond. En daai rankplant gaan teen, en veral het ek is baie sensitief wanneer dit kom by die Burkia Africanus. En dit is nou 'n Willisse ringboom, hy't so plat kruin wat groei. Daai bome kan jy, daar is nie, as jy daai boom kan kweek, is jy môre 'n miljonair. Almal probeer hulle kook, niemand kon nog nooit 'n deurslag gekry het. Die saad sit uit, die saad bars oop, maar hy ontkiem nie. Hy kom net nie, hulle kom net nie reg met hom nie. Jy kry nie daai ding gegroei nie. En ek het 'n klomp van hulle op my erf. Om jou eerlike waarheid te sê, dag toe ek daai erf gekoop het, het ek die erf gesoek met die meeste Burkias op. Maar dan kom daai rankplantjie hier van onder, hy's dun. So dun soos 'n pinkie. Dan gaan hy om daai plant. En dit is 'n pragtige geel blomme en jy word half beïndruk met hierdie mooi blomme wat hierdie rankplant maak, want hy blom amper dwars deur die jaar hierdie geel blomme. En as jy jou weer kan kry, dan druk hy die stam tot so 'n mate dat die voedingsstowwe onthou die voedingsstowwe, dit gaan dis nou een van twee weer, dit gaan deur die stam op en kom deur die psyllium en die foam is die twee goed se name. Ek kan net nie onthou waar sit wat nie, maar dit gaan deur die bas op en dit kom deur die stam af of andersom. So wat doen daai ding? Hy verwrig dit sodat die voedingsstowwe nie by die blare kan uitkom nie.
en die voedingsstowwe, die son se energie, die goed wat van bo af kom, die klorofil en al die wat nodig is, kom nie na onder toe nie. So totdat daai boom vrek. So ek het heeltyd was ek konstant besig om daai goed uit te haal. So as jy 'n boom het waarvoor jy lief is wat jy nie wil hê met seer kry en jy sien daar's goed wat teen daai ding rank, hou daai ding dop, hy gaan hom verstik. Okay. Hy druk die lewe uit daai ding uit. So dis eintlik 'n saprofiet, of 'n parasiet. Hy parasiteer op daai plant en hy kompeteer met die voedingsstowwe wat jy vir daai boom gee met die water en alles. En intussen groei hy baie vinniger as daai boom en hy verstik daai boom. So en jy kry dit by enige mielieplant en koring en al hierdie goed wat daarmee gepaard gaan. Maar wat is die effek hierso? Geen opbrengs nie. So as ons nou die 4 kategorieë na persentasie toe moet omsit. Wat is die persentasie syfer by elke een? 25%. Want 4 25's gee jou 100. Okay? So wat doen die eerste deel? Geen vrug. 25% gone. Wat doen die tweede deel? Niks. 25% nog gone, gelyk aan 50%. Wat doen die derde deel? Niks. So waar is ons nou? 75% sê die Here Jesus gaan die woord hoor en sal nooit vrug oplewer nie. 1 uit elke 4. So hoe effektief is die kerk? Kan jy sien in die vroeë kerk was daai patroon heeltemal anders. Hoekom? En hulle het alles oorgegee. Ongeag wat die wêreld hulle gebied het, hulle was bereid om hulle lewe te gee. Dis waar ek vanmôre gepreek het. Wat is jy bereid om te gee? So kan jy sien daai effek. Maar nou is dit so, en ek soek nie daarmee verskoning nie. Ek beskerm julle eintlik net in julle gedagtes rondom dit. Want baie mense kan maklik 'n skuldgevoel kry en dan sê jy, maar ek moet my gesin sorg, ek het 'n kind op skool, ek het 'n kind op universiteit. Jy moet dit doen, dis jou verantwoordelikheid. Maar moenie agter dit skuil nie. Met ander woorde, moenie laat dit jou prioriteite so beïnvloed dat jy nie. Dis hoekom Paulus op 'n plek sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. Nou wat beteken koop die tyd uit? Daar is net 12 ure in 'n dag wat jy kan werk. 8 ure, 10 ure. Wat sê Paulus? Koop vir jou tyd uit sodat jy God se goed nie nalat nie. Want hy het geweet die wêreld gaan dit nie afskaal nie. En wat gaan die wêreld nou doen? Hy gaan jou probeer insluk. Hy gaan jou probeer insluk. So wat moet ek en jy doen? Koop die tyd uit. Nou wat beteken die woordjie koop? Jy het nou vandag koekies gekoop toe jy nou, ek het gewens jy het dit gebak want dan kon jy elke week gebak het, maar het jy dit gekoop daai koekies? Ek het gehoor jy sê jy het dit gekoop, so dis hoekom ek dit nou weet. Baie lekker koekies. Daai graad, so waar jy dit gekoop het, daai plek is pyk. Okay. Het jy 'n prys vir dit betaal? Yes. So wie het die prys betaal vanaand vir ons lekker eet? Glenda. Julle, die woordjie koop sê, jy gaan 'n prys moet betaal. Dit gaan jou kos. Dis 'n opoffering. Dis 'n opoffering. Dis hoekom Paulus sê, daar was daar dat ek oorvloed gehad het, maar daar was daar wat ek niks gehad het. Daar was daar wat ek voor die Here gehuil het. Dan was daar wat ek voor die Here gelag het. Hy sê ek het met wilde diere geveg wat geen nut is vir die liggaam nie. Hy sê ek het 3 keer skibreek gelei. Ek was soveel keer geslaan met 'n kas, 3 keer 39 houe, hy sê 40 op een na. Dan noem hy sy totale lyding waardeur hy gaan. Hoekom? Want hulle het sy apostoliese gesag betwyfel. Hy het God se koninkryk, sy heerskappy in sy lewe uitgekoop. Hy was bereid om die prys te betaal. Maar Paulus was alleen. So dis moeiliker as 'n mens binne 'n gesinsverband staan, want jy het goed om jou wat moet gebeur. Maar neem 'n besluit na jou vermoë. Na die beste van jou vermoë om tyd uit te koop vir God se koninkryk. Want dan sal goed in jou lewe met jou goed gaan. Okay. So 75% werk nie. Kom ons kyk na die laaste 25. Die saad val in die goeie grond. Die laaste kategorie waarna Jesus verwys is die saad wat in
die goeie grond gesaai is. Hierdie mense se harte is ontvanklik vir God se woord. Hulle verstaan God se woord en hulle doen wat God van hulle verwag. Hulle stel God se koninkryk eerste en hulle lewe spreek van 'n godvrugtige lewe wat 'n 30, 'n 60 en 'n 100voudige opbrengs sal oplewer. Hierdie groep mense is die wat God behaag. Dit is hulle wat die woorde sal hoor. Mooi so, goeie en getroue diensneg. Uit God se mond sal hulle dit hoor wanneer hulle eendag voor Jesus se regterstoel verskyn. Want hy waar hy elkeen sal beloon vir hulle geloof en die goeie werke wat hulle op aarde gedoen het. Jou goeie werke is nie weg nie. Jy gaan beloon word, jy kan net nie gered word daardeur. Maar God gaan jou beloon vir elke keer wat jy uitreik na iemand met 'n behoefte, wanneer jy 'n kombers vir iemand gee, wanneer jy kos vir iemand gee, wanneer jy 'n goeie daad aan iemand doen. God gaan jou beloon. Dit kan jou nie red nie, maar eendag as jy in die hemel kom, gaan die Here vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensneg. Omdat jy dit gedoen het, gaan ek dit vir jou doen. So, want God is mos nie 'n 'n leenaar nie. Hy sê, hy gaan vir jou, en dit gaan beloon word in terme van krone, né? So party ouens gaan 'n sielewennerskroon hê, die ou gaan so kroon hê, daai gaan so, party gaan 'n kombinasie van kroon, dange wat jy alles gedoen het. So jy gaan uitgeken word in dit wat jy op aarde gedoen word deur die kroon, dit wat op jou kroon is, hoe dit ook al gaan lyk en hoe ons weet nie hoe dit gaan lyk, die edelgesteentes of wat dit ook al gaan wees. Ons weet nie. Okay. Hieruit blyk dit dat slegs 25% van alle mense wie die evangelie hoor, 'n godvrugtige lewe sal hê. Dis hulle wat die wêreld om hulle met Jesus se liefde sal beïnvloed. Ons roeping word nie vervul deur net hoorders van die woord te wees nie, maar God verwag van ons om daders van God se woord te word. Hoor wat sê Jakobus 1. En word daders van die woord en nie net hoorders. Wat doen 'n hoorder? Wat staan daar? Wat homself, 'n hoorder wat nie doen nie. Wat doen hy? Hy bedrieg homself. Okay? So, jy kan nie net hoor en niks doen nie. Want as iemand, wie's iemand? Weer enige persoon, ek, julle, okay? Ons. As iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself, hy gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, en hy vergelyk hierdie laaste persoon met iemand wat die woord hoor en dit doen. Hy sê dit is hy omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die woord is gelyk aan God se werk. Kan jy sien? Maar 'n dader van die werk gelukkig sal wees in dit wat hy doen. So baie mense is inherënt ongelukkig in hierdie wêreld omdat hulle geen effek in hulle geestelike lewe het nie. So word 'n dader van die woord. Nou wat bedoel hy? Jy kyk in die spieël en jy draai hom en jy loop weg. Jy hoor die woord. Jy sien jy het hierdie woord nodig. Jy sien wat kan God in jou lewe met hierdie woord doen? Jy ignoreer dit, jy draai om en jy vergeet wie jy gelyk het. En jy gaan aan met jou lewe asof jy die woord nie gehoor het nie. Maar die persoon wat voor die spieël staan en hy kyk en hy sien, Here, dis wat U vir my sê. Ek hoor wat die woord vir my sê. Ek moet verander om die woord te kan absorbeer. Ek moet my oplyn met God se woord. Ek moet gehoorsaam raak aan God se woord en dit begin doen. Dis daai persoon wat vrug op sy lewe sal hê. Okay. Jesus sê nie vir ons dat die oes groot is, maar of sê Jesus nie vir ons dat die oes groot is, maar dat die arbeiders min is nie. Die grootste opdrag van ons lewe is om die goeie nuus van Jesus met soveel moontlik mense in ons beïnvloedingssfeer te deel. En jy hoef nie met die evangelie te koop op koop te loop nie. Met ander woorde, wees ook sensitief. Partykeer as jy tussen ander mense en dan as die Here se Gees jou lei en die Gees van die Here is daar, dan gebruik jy dit. Maar
wees sensitief van waar en hoe jy met mense werk en waar jy die evangelie deel. Want party mense is sensitief daarvoor en as jy dit op 'n onsensitiewe plek doen, gaan jy nie hond haar af maak met daai persoon nie. As jy daai persoon miskien eenkant gevat het en jy kom met hom net geweet en jy begin met hom praat. Ek het ander keer toe ons by 'n braai van die kind se atletiekklub en ek weet my vrou, sy kan baie maklik met mense connect. Dit is weet sy het net so geaardheid, sy praat met almal en sy onthou almal se name en sy connect met hulle. Ek is weer nie so, ek staan maar eenkant en ek doen maar die werk en ek draai die vleis daar en dan kom staan 'n ou en hy braai langs my. En in hierdie gesprek wat ons met mekaar praat, kom die evangelie ter sprake. Ander klomp man staan hier onder toe hulle braai. Julle kan hoor dat ons praat, maar hulle is met hulle eie dinge hier besig en ek en die ou is hier op hierdie een braaier besig en hy braai daai kant en ek staan die kant en ons praat met mekaar oor die Here. En die oomblik toe ek met hierdie ou begin praat, begin hierdie ou net oopgaan. En hy begin met my praat oor vra in sy hart. En ek kom met hom praat oor die koninkryk en julle daai mense was al hier in hulle het al die besoek. Hoekom? Want skielik het 'n deur oopgegaan, verstaan jy? En ek het gesien hier gaan 'n deur oop en ek het net die deur oopgestoot en ek het ingestap sensitief om te hoor wat is die ou se behoefte? Wat wil hierdie persoon vir my sê sodat ek hom kan begelei om te hoor wat God vir hom wil sê. So ek bult nie die ding daar op die hardste van my stem uit dat jy die hele klomp nou hoor ek gaan hom nou die evangelie gee nie. Ek deel met 'n ou sag. Ek praat met hom sag. Ek praat met hom individueel, persoonlik, want dit is 'n persoonlike saak vir daai ou. En ek kon daai dag, toe ek al wegry, toe sê ek vir my vrou, weet jy, ek het vandag met daai persoon gepraat en die Here het vir my net 'n oop deur gegee om met hom te deel oor sekere dinge en ek kan sien die ou ken die Here, hy's lief vir die Here, maar daar's vrae in sy hart, want hy's nog nie heeltemal toegerus in 'n klomp goed nie. OK? So, hoekom nie? Want niemand het hom ooit op 'n pad gevat nie. En julle kan nou vir julle self sê, julle ouens wat in die afgelope jare in hierdie opleiding gekom het ons nie gesien hoe mense se lewens maar verdiep in die Here nie. Hoe lewens verander. Ons het dit gesien. En is altyd so. Hoekom? Want hulle word blootgestel aan die woord van die Here. OK. So, hier sien ons 25% van hierdie mense. En Jakobus sê, die ander ouens sien dit, draai om, loop weg. Net 25% hoor dit en hulle vat dit. Nou kom Jesus en hy sê vir ons, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die grootste opdrag van my en jou lewe is nie om die mooiste BMW te ry nie. Is nie om in die mooiste huis te bly nie. Is nie om die grootste graad te hê nie. Maar is om dit wat God aan jou toevertrou te gebruik tot sy verheerliking. Want God vertrou jou toe met goed en hy toets jou daarin. Hy kyk, sal jy dit gebruik tot my verheerliking? OK. Jare terug het ek so 'n 911 Porsche gery tot nog die restaurant aan Sunnyside gehad het en ek stap daar en ek stop in Sinnewil in Silverton daar by 'n plek by 'n polisiestasie en ek het klomp goed gaan beëdig of iets daar gaan doen en ek klim uit die voertuig uit en hier's 'n klomp polisiemanne as jy om die kar, jy weet mos hoe gaan dit met daai karre. En ek is in die polisiestasie toe ek uitkom toe hoor ek die een polisiestasie sê vir een polisieman sê vir die ander, "Jesus, as ek aan hierdie kar het, sal ek aan met die girls oplaai hoor." En ek dink toe myself, "Okay, ek gaan nou eers gou-gou 'n bietjie water op jou battery gooi." Want dis nou nie regtig hoe daai storie werk nie. Ek sê en nou loop ek uit. Nou sê ek wil nou nie die ou offend nie en ek wil ook nie. Ek sê vir hom, weet jy wat? Ek sê weet jy, ek het gehoor dat jy sê dink jy gaan dit regkry as jy so 'n kar het? Hy sê ja, nee, definitief as ek hierdie kar het. Hy sê ek gaan hierdie girls oplaai hoor, een na die ander een en dan is 'n lang stories nou daarby. Ek sê maar weet jy hoekom ry ek hierdie kar? Hoekom het ek hom? Ek sê want die Here het hom vir my gegee om hom te verheerlik en ek kan vir jou getuig, ek sou nie die kar gehad het as God my nie gehelp het. Hy het 'n polisiemanne stoepstil. Hulle sê nie 'n woord nie. Hulle staan net daar, retreat. Wat praat hierdie ou nou? OK. Waar is die girls nou heen? Ons is nou op die girls nou, is hy by die Here. So, verstaan jy? En ek groet hulle en klim in die kar en ek ry. So ek het daai voertuig daai dag gebruik om God te verheerlik. OK. So wat God aan jou toevertrou, verheerlik die Here daarmee. Met wat jy het. En dit is wat belangrik is, né? So, nou sien ons hierso, die Here sê die oes is groot. Wanneer ons dit doen, wanneer ons die goeie nuus met iemand deel, dan is ek besig om die saad te saai. Want wat is die evangelie? Dis die saad van die koninkryk. Jy saai die saad. So wat is ek en julle? Ons is net saaiers. Maar hier tussen ons
is daar saaiers en daar is natmakers. Okay, ek nou nie droogmakers nie hoor, natmakers. Want Paulus sê, ek het gesaai en Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So, waar lê die kruks van die saak? Nou sê mense, maar weet jy, ek het met mense gedeel, maar het niks gebeur nie. Hoe weet jy dat niks gebeur nie? Jy het niks gesien nie, want dit is wat jy nie sien nie, maar hoe weet jy wat môre en oormôre en die dag daarna gaan gebeur? Want jy's net 'n saaier. Die saad het jy gesaai, jy het teruggestaan, iemand anders gaan kom en moet hierdie ou begin deel gaan sê, maar weet jy, ek het nou reg met die ou gepraat en hy het dieselfde storie gesê en dan begin hy dit nat maak en éventueel begin daai saad wat jy gesaai het groei en eendag as jy in die hemel kom, weet jy wat gebeur? Jy en ou Stoffel en ou Christina en wie ook al met daai ou gedeel het om hom by die Here uit te kry, gaan al drie by mekaar staan terwyl hierdie ou voor julle verby gaan loop en gaan die Here sê, hoorie, julle al drie het 'n aandeel in hierdie ou se redding. Want jy het gesaai, sy het nat jy het daai net nat gemaak en hierdie een in die onkruid uitgehaal. OK? So jy kyk ten dele julle. So moenie bekommerd wees as jy niks sien, jy bid vir 'n ou. En dit lyk vir jou of God nie werk nie. Maar hoe weet jy deur die handoplegging wat gebeur daarna? Ek ry in Brits nadat ek vir daai ou met die niere gebid het wat sy niere heeltemal gaan staan het en vir my gesê het, hoor die ou is op pad uit. Hy gaan dit nie maak nie want sy niere het opgepak. Ek ry daar weg, ek het niks euforie gevoel nie. Ek het nie 'n bliksemstraal uit die hemel gesien nie. Ek het nie 'n skerp lig in die saal gesien inkom nie. Ek bid net vir hierdie ou 'n kinderlike gebed. En hy bel nader aan die persoon wat my gevra het gaan bid vir die ou. Hy sê, hoor, ek het nog nooit in my lewe soveel autoriteit gevoel soos daai dag nie. Ek het dit nie gevoel nie. En toe ek by die huis kom 5:00 daai middag, want ek was 3:00 die middag met die besoektyd daar. Toe bel hulle my uit Kongo uit Afrika uit. En sê vir my, daai mense het hom net gesê, as hy ou se manier het begin werk. Die Here het hom aangeraak. So, tot sy verheerliking. Maar dit het my gekos Brits toe. En niemand het my petrol betaal nie. Verstaan jy? Maar die oorwinning, om daai boodskap daai aand te gekry het, en ek was redelik halstarrig om te gaan, hè. Want ek het gesê, daai ou se pastoor kan gaan van bid en het 'n pastoor in Brits, hoekom moet ek gaan? Totdat die Here my vermaan het. En toe gaan ek, en toe help die Here my. So, doen wat jou hand vind om te doen. Saai die saad, maak nat waar jy kan nat maak. Trek die onkruid uit 'n ou se lewe uit. As 'n ou droog maak, sê vir hom, jy maak droog man. Kry goed uit jou lewe uit. Ek lag nou nog vir 'n ouetjie wat hier by ons werk. Hy stop hier so en ek kyk so na die seun en ek sê, ag Jesus, jy het so baie dinge in jou lewe gebeur die afgelope paar jare. Daar waar jy was en waar jy nou is twee wêrelde uit mekaar uit. En ek sê vir my, ek is eintlik so trots op jou. Hy sê ja, jy sê jy het baie oorwinnings in my lewe gekom. Hy sê en ek is so dankbaar. Ek sê ja, daar's nog een oorwinning moet kom. Want ek sien hy stuk onkruid in jou lewe. Hy sê pastoor, wat is dit nou weer? Ek sê los die rook. Hy sê man, jy weet, ek het nou die dag probeer en ek het net 'n paar en hy sê toe ek weer sien toe sit ek met 'n sigaret in my hand soos die gewoonte. Ek sê los dit. Moenie opgee as jy probeer het nie. Jy het geprobeer, probeer weer. Los dit. Los dit. Raak los van die goed wat jou vashou. Raak los van dit. Want dit beperk die werking van die Heilige Gees in jou lewe, julle. Want hoekom? Dis nie dat die sigaret nou meer sondig is as dit nie, want ons wil ons altyd alles in 'n kategorie van sonde plaas. Daai sonde is so en daai. Weet jy wat is sonde? Sonde is jy mis die kol. Jy mis die kol van heiligmaking. So raak ontslaaf van alles wat jou pla. As dit die ou tongetjie is wat maklik oor die heining praat, bring die ding in beheer. OK? Ons praat nie oor die heining nie, maar daar die badkamers by die kerk kan hulle praat. So. Ek het al gesien die grapevine in die kerk, dis wat die nuus die vinnigste versprei. Iemand sê vir my oor die naweek, ja nee, ek het nou gehoor, daar gaan baie dinge in die volgende 4 maande hier gebeur. Ek sê, hoorie, dis nuus, ek weet nie, ek is nie 'n pastoor, maar ek weet nie van al daai dinge wat jy nou van praat nie. Daar gaan goed gebeur en jy weet dieselfde as wat ek weet. Dis wat ons weet. Kom ons wag vir die Here. So iemand het nou weer 'n storie met 'n stertjie gaan vang. En terwyl hulle in die badkamer staan, het iemand nou daai storie vertel. En waar kan jy dit anders vertel? Want anders gaan hulle jou hoor. Dit kan net daar in die badkamer wees, jy moet mekaar praat. Ek weet nie waar anders nie, okay. So, grapevine, hè. Hierdie skrif sê, jy en ek het 'n verantwoordelikheid met siele. Jy kan saai, jy kan nat maak en jy kan skoon maak. Jy kan
met ander woorde onkruid uittrek. So, haal onkruid uit ouens se lewens uit as jy sien, maar moenie die ou veroordeel nie. Moenie met die ou lelik praat nie, moenie ou naaste wees nie. Praat met hom net en sê vir hom, hoor, daai ding wat jy doen, man, daai ding hinder die Here se gees om jou vorentoe te vat en raak ontslaaf van dit. Dan gaan jy sien, dan gaan jy nog verder groei as waar jy nou is. OK? So ek het nou klaar die saad gesaai. Nou volgende week sal ek hom weer nat gooi as ek hom sien. OK, so en dis wat jy maar moet doen. So hou net aan en aan en aan. Iewers te breek hy ou deur en dan sê hy, "Jesus, weet jy, ek het deurgebreek," dan sê ons prys die Here, man. OK. Wat wil ek hê jy moet verstaan hierso? Dat sy finale opdrag wat hy ons gestuur het om disippels te maak, kan ek en jy nie ignoreer nie. In baie Christene se hart ontlont hierdie opdrag een of ander van die volgende 3 reaksies. So die Here sê gaan maak disippels. Nou reageer ons almal op een van die volgende 3 maniere. Nommer 1, ek kan nie. As jy vir 'n ou sê gaan praat met iemand oor Jesus, ek kan nie. Ek het dit al baie gehoor. Ek kan nie, OK? Ek kan nie. Waarmee deel dit? Hierdie reaksie deel met vrees. Ek weet nie hoe nie. Wat sê hy vir jou? Ek het nie kennis nie. OK? So ek kan nie, sê ek is bang. Ek weet nie hoe nie sê ek het nie kennis nie. En die laaste een is plain common. Ag, ek is nie lus nie. Ek wil nie. Dit deel met passie. So met ander woorde, toets enige Christen in hierdie ding. Dan gaan jy sien, hulle gaan vir een van daai 3 antwoorde in daai rigting gee. Of, man, ek weet ek kan nie. Ek het nie die vrymoedigheid, ek het nie so geaardheid nie. Ek kan nie. Of ek wil nie. Of ek weet nie hoe nie. Nou, as jy nie weet hoe nie, ons kan jou help. En dit gaan ek doen na hierdie reeks, gaan ek dit begin doen, dis hoekom hierdie ding hier staan. Gaan ek julle help, dat julle nie eens daai verskoning kan uit die hoed uitdruk nie, né? Want ek moet jou help om dit te kan doen, so. Want as jy eendag gaan bokom gaan die Here sê, "Oké, maar wat van daai opleiding op daai dag?" So. Ek kan nie oorkom jou vrees en begin net deel met wie jy is. Leef 'n lewe sodat iemand vir jou sê, "Hoorie, wat jy het wil ek ook hê." Ek sien die oorwinning in jou lewe. Dan sal die Here jou gebruik. Jesus se kerk het 'n wêreldopdrag wat ons moet vervul en hierdie opdrag geld vir ons almal. In Matteus 24:14 sien ons dat hierdie taak om disippels van alle nasies te maak sal aanhou tot op die dag van Jesus se wederkoms. En hierdie evangelie, hierdie goeie nuus van die koninkryk van God se heerskappy wat herstel is in julle lewe, sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. So, en julle, ons is op 'n punt waar hierdie boodskap met die elektroniese platforms wat daar is, met die revolusie, elektroniese revolusie, daai ding is vervul. Die hele wêreld, maak nie saak, jy kan in Iran sit in 'n moslim wêreld, met hierdie ding kan jy enige ding kyk. Jy kan ingaan en God praat met mense deur dit. So daar is nie meer 'n verskoning, die evangelie is oral. En mense kom soos vlee tot bekering op plekke waar dit nooit die geleentheid was nie. Die kerk het nog 'n groot taak om te verrig en daarom moet ons onsself tot God se beskikking stel om hierdie werk met ywer deur te voer. Elke Christen behoort 'n persoonlike getuienis van een of ander aard te hê. Hoor nou mooi, elke persoon, elkeen van ons moet 'n getuienis hê. Elke Christen behoort 'n persoonlike getuienis van een of ander aard te hê. Vir die medegelowiges tot stigting en opbouing van hulle geloof en vir die wêreldling 'n bewys van God se liefde en bestaan. So kan jy sien, jou getuienis kan 2 rigtings gaan. Deur jou getuienis kan jy ander gelowiges opbou en jy kan uitreik na die wêreld. As die Here vir jou iets gedoen het en jy weet jy het dit gebid en die Here het, wie van julle het al gebid en die Here het jou regtig met 'n saak gehelp en jy weet dat jy weet die Here het hierdie ding vir my. Het julle dit al gedoen? Kan die duiwel vir jou sê die Here het dit nie vir jou gedoen nie? Hy gaan wil, maar jy weet die Here het dit gedoen. So hy gaan altyd die saad van twyfel probeer saai. Maar omdat jy dit eerstehands beleef het, julle, ek weet, daai môre toe ek hierdie grond se kontrak teken, het die Here vir my 'n skrif gegee. En ek het 'n getuienis daarmee. En ek staan op daai getuienis. OK?
Want sy woord is onwankelbaar. Ek weet hoe ek tot redding gekom het. Ek het 'n getuienis daarmee. Hoe ek in Nelspruit 'n plaas op aflos bestuur het, want die plaasbestuurder was op 'n kursus en ek stoksiel alleen in daai huis op 24 Desember gesit het en my pa en ma daai aand by ons aangekom het om te kom kuier en hulle is daar, maar die Heilige Gees is die heeltyd besig met my en ek kry nie met hulle gekuier nie want hier binne in my gebeur iets en my pa sê daarin van my ma, hoorie, so kom ons gaan slaap want ek kan sien die Here is besig met hierdie kind. En daai nag toe ek my knie buig om te bid, toe verwrig die duiwel my. En dit is hiervan 11:15 se kant af in die nag en ek worstel met die Satan tot 12 uur daai nag en naderhand besluit ek, hoorie, nou moet ek pastoor Justice Beet gebel. Ek het nog nooit in my lewe begeerte gehad om net by die ingang van 'n kerk te gaan sit nie. En ek is in Nelspruit op die landbou college se gronde. Julle gaan maar almal gaan kyk, daai gronde bestaan nou nog daar. En hier sit ek julle en ek weet nie in hierdie kerk, ek weet nie waarheen moet ek gaan nie. Ek ken nie 'n predikant nie. Dis ou Kersnag, dit is 12 uur die nag. Al wat ek het is ek moet ou pastoor Justice Beet gebel. En ek bel hom. Dis nog so 'n ou grysfone met so 'n maroon handstuk. En ek bel hom. En hy lei tot in sy my aan die ander kant. Ek weet nie hoe lank het ek aangehou nie, want ek wou nie neersit nie, want ek het net gehoop, hy wil net optel, dat hy net vir my kan bid en hierdie duiwel bestraf wat my aanval. Toe kom ek al 6 jaar lank, Sondag vir Sondag in die kerk. En die saad val in die oor, waar hy skuif deur die conduit, aan die kant uit. Ek kom nie tot 'n besluit nie. En ek wil nie doen. Ek sien wat God sê ek moet doen. Maar my tradisie van waar ek groot geword het in die kerk hou my terug. En ek kry nie hy oorwinning nie. En daai nag sê die Here vir my, of laat die Here eintlik toe dat die duiwel so 'n bietjie met my werk. En ek besef daai aand ek sterf sonder die Here. En ek hardloop vorentoe en ek bel hom. Wat doen die Here? 12 uur in die nag vir 'n pastoor om nie in die huis te wees nie. Julle, dis 'n no-go, dis 0. Dit gebeur nie. Want hulle loop nie rond op dansbane en goed dat hy al 3 uur môreoggend gaan inkom nie. Tensy jy dalk 'n groot probleem opgetel het iewers, verstaan jy, maar nie maklik nie. En hier sit ek en hy antwoord nie my foon nie. En ek sê, Here, dis onmoontlik. Hierdie ou moet my antwoord. Ek gaan in die kamer en ek maak my deur toe en ek hoor die stem van die Here sê vir my saak is nie tussen my of tussen jou en Justice Beet nie. My saak is tussen my en jou. Wat besluit jy vanaand? En ek hoor die stem van die Here sê, waarom sê jy vir my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie? En ek gaan buig my knie weer en ek sê vir die Here, Here, ek onderneem. Ek is toe nog 2 weke daar en dan gaan ek terug Pretoria toe. As ek in Pretoria kom, gaan ek my laat doop in Jesus naam. Ek sê dit vir die Here. Spaar my net vanaand. Ek kry net 'n pastoor in die hand, ek gaan slaap en die Here help met daai gevoel lig. En ek is te bang om te gaan slaap want ek is bang ek maak nie my oë oop nie. So ek lê daai hele aand omtrent wakker. OK. 6 uur daai môre, toe's ek uit. Ek bel hy pastoor wakker. Ek sê, "Van waar was jy gisteraand? Ek het jou nodig gehad." Hy sê, "Ek was by die huis." Ek sê, "Hoe laat?" Hy sê, 12 uur. Ek sê, "As nie 'n manier nie, maar ek het jou 12 uur gebel." Hy sê, "Ja, ek het so 5 oor 12 uur aangekom." Toe verstaan ek wat die Here doen. Hy het by die kerk vasgehak in die middernagdiens en daar het hulle gekuier en hy kom laat by die huis en die Here wou dit so gewerk het. Hoekom? Want hy wou daand gehad het, ek moes verstaan, my saligheid niks te doen met daai ou nie. My saligheid is tussen my en jou, jy moet kies. So kan jy sien, ek het 'n persoonlike getuienis. En ek het daai getuienis al gedeel met iemand. En ek het al gesien hoe daai persoon, 'n jong dame, my getuienis vat en dit met haar vriendin deel, kom haar vriendin tot bekering. Want sy hoor dit. So, almal van ons het 'n getuienis en hier sê die Here vir ons vanaand dat jy 'n verantwoordelikheid deur jou getuienis om met mense te praat. In Openbaring 12, ons het daai skrif nou al gekwoteer. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus
want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklag voor onse God dag en nag, en hulle, die gelowige kinders van God, het hom oorwin hoe? Deur die bloed van die lam, nommer 1, deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. So met ander woorde, jy het 'n boldness wat jy kry omdat jy hierdie stappe neem. Ons persoonlike getuienis staan vas en Satan kan dit nie verydel nie, omdat jy weet dat jy weet wat God en hoe God vir jou gewerk het en hoe God vir jou persoonlik onderneem het. Hoe om jou persoonlike getuienis te gebruik. Nou julle, hier gaan ek nou vir jou leer. Okay? En volgende week gaan jy kom. Dalk moet ons dit volgende week bietjie oefen. Okay, maar kyk, die wat wil, ek wil nou nie 'n dwing op jou sit nie. Lukas 24. Jesus kom en hy praat met sy disippels en dis net voor die hemelvaart en let op sy woorde. En hy verwys na die tyd na sy opstanding en hy sê vir hulle, soos dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode uit opstaan en bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word aan wie? Aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge. Kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. So kan jy sien, wat het jy nodig? Jy het Christus se gees in jou nodig om die evangelie te verkondig. Hier sien ons dat die Heilige Gees aan ons gegee is om die evangelie, die goeie nuus van Jesus met die wêreld te deel. Okay? Die mees spontane wyse om dit te doen is om jou persoonlike getuienis met ander mense te deel. Een van Dr. John Maxwell se populêre leierskapsbeginsels is find the need and fill it, find the hurt and heal it. So met ander woorde, wat moet jy doen? Gebruik jou getuienis, soek die behoefte in mense se lewens, wees wakker vir sy woord, luister vir sy woord, luister wat die ou vir jou sê, wees sensitief vir God se Heilige Gees wanneer jy met mense deel, want mense gee eintlik vir jou die sleutel tot hulle hart. Okay, hulle gaan vir jou sê, dit is my behoefte. Hoorie, ja, man, weet jy, my vrou het nou weer so droog gemaak, of wat ook al, of my kinders, ek sukkel met my kinders. Wat weet jy dan? Daai ou het 'n probleem met sy kinders, daai persoon het 'n probleem met sy kinders, dis of kinders wat in die wêreld is of hulle is op dwelms, of wat ook al, of 'n ou kom by jou en sê vir jou, ja, weet jy, ek weet nie, hoe gaan ek hierdie maand my water en ligte betaal nie. Is dit 'n behoefte of is dit nie 'n behoefte nie? Dit is. Dis 'n behoefte, julle. Find the need and heal it, but also find the hurt and heal it. En julle het 'n paar weke terug het julle net gesien hoe dat die Here net weer die werk met iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan net gekom het omdat hierdie persoon geweet het, hier kan ek rus vir my gees vind. En dan bedien ons daardie persoon, ons vou hulle toe met liefde en ons bid vir hulle en ons dra hulle deur en dan die volgende dag kan hulle weer aangaan. Hoekom? Want daar's 'n netwerk van heling, julle. En daar's 'n netwerk van krag in gebed wat werk. So jou persoonlike getuienis is van uiterste belang en die maklikste manier om dit te gebruik is om te hoor wat sê mense vir jou en gebruik dit as die invalshoek om tot daai mense se harte by hulle harte uit te kom, né? Okay. In Handelinge 22 vers 1 leer ons toe hy homself voor die volk moes verdedig oor sy geloof in Jesus, en dis nou Paulus hier. So ons vind hierdie raamwerk van 'n persoonlike getuienis in Paulus se woorde toe hy in Handelinge 22 homself moes verdedig omdat hy Christus dien. En hoor wat sê hy, broeders, met wie praat hy? Met die kerk. En vaders, volksgenote. Hoor nou mooi. Luister nou na my verdediging teenoor julle. En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreëse taal toespreek, was hulle nog stiller. Hoekom? Want Grieks was die voertaal en hulle het nie geweet Paulus was opgelei in Hebreëus, hy ken die skrifte in Hebreëus nie. En toe hulle begin toespreek in Hebreëus, toe dwing hy dis wat hy dit doen. Toe dwing hy gesag af met hierdie wysheid en hierdie verstand in die toerusting wat hy het op hierdie gehoor wat na hom luister. En hoor wat sê die Bybel, en toe hulle hom hoor, was hulle nog stiller. En hy sê,
En hy sê, ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Cilië, of in Cilicië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel. Nou wie was Gamaliel? Gamaliel was een van die fariseërs, die skrifgeleerdes, wat 'n skool gehad het, 'n disippelskapskool waar hy mense toegerus het binne die Ou Testament, met ander woorde in die boeke van Moses, né? So hy was eintlik, as jy gaan kyk na die geskrifte, hierdie ou was een van die beste universiteite van daai dae. So as jy gesê het jy het onder hom geswat, dan sal dit joepstal. Want dan weet hulle, okay, hierdie ou het 'n kredietwaardigheid gehad, né? So die hele Jodendom het dit geweet. Hy sê ek het aan die voete van Gamaliel streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerhaar vir God soos julle almal vandag is. Hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe en manne en ook vroue geboei en in die gevangenis oorgegee, soos ook die hoofpriester en die hele raad van die ouderling my getuies is. So kan jy sien wat doen hy? Hy trek hierdie mense in om sy lewe voor sy bekering te bevestig. Hy sê vir hulle hoe was sy lewe voor sy bekering. Hy sê vir hulle van waar af hy kom. In hierdie geval het hy 'n wonderlike skoon lewe gelei. Hy was opgelei in die beste universiteit, maar hy vervolg die weg. Okay? En hy het briewe van hierdie leierskap van die volk se geleerde mense. Hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe en manne en ook vroue geboei en hulle in die gevangenis gesit. Van hulle het ek ook briewe ontvang en na die broeders in Damaskus gegaan om ook die wat daar was geboeid na Jerusalem te bring. So wat doen hy? Hy vang die ouens in Jerusalem. Wat doen die gemeentelede? Hulle vlug. Want God het gesê, Jerusalem, Judea, Samaria, uiterste van die aarde. En wat doen hulle? Hulle bly binne in Jerusalem, en toe die disippels vermeerder het, was dit so lekker cozy daar, dat niemand van hulle luister na die gebod nie. En wat doen die Here? Hy sit hulle in die drukgang, hy wek Paulus op, en Paulus begin hulle vang, en wat doen hulle? Hulle spat. Hulle vlug, en jy kan maar gaan kyk, presies dieselfde orde. Hulle vlug eers in Judea in, en dan sien jy van Judea af gaan hulle in Samaria in, en dan sê die skrif, gaan hulle letterlik van Samaria af in die uiterste van die wêreld in. So jy sien daai skrif letterlik vervul word in hulle lewe, né? Nou gaan hy aan, nou sê hy hierso. Van hulle het ek ook briewe ontvang. Hy sê geboeid na Jerusalem te bring sodat hulle gestraf kan word. Maar terwyl ek op reis was, hy het briewe in sy hand, hy's op pad na Damaskus toe, en naby Damaskus kom, het daar op die middag skielik 'n groot lig uit die hemel my omstraal, en ek het op die grond geval, en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wat weet Paulus hier? Hy weet, die Here praat met hom. Wie is u? Here. So hier praat 'n stem met hom, hy's op pad, hy weet mos wie hy vervolg. Hy vervolg die weg, so wie vervolg hy? Hy vervolg Christus. Okay? Hy weet dit, want dis wat hy nou besig is om te doen. Nou vra die Here vir hom, waarom vervolg jy my? So, wie weet hy praat met hom? Maar wat doen hy? Wie is jy dan, Here? Wie is u, Here? Waarom vervolg jy my? En ek antwoord hom, wie is u, Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus die Nasareëner. So wie is die Here? Jesus die Nasareëner. So kan jy sien? So, wie is u, Here? Ek is Jesus. Jy is besig om my te vervolg, deur my mense te vervolg. Is jy eintlik direk op my spoor, en ek gaan vir jou uitsort. Okay? Want hier's nou 'n stem wat met hom praat uit die hemel uit, en hy sien hierdie lig, en hy ervaar hierdie stem wat soos 'n donderslag klink. En hy weet, hy's in die moeilikheid. En die wat met hom was, het wel die lig gesien en bang geword, maar die stem van hom wat met my gespreek het, nie gehoor nie. En ek het gesê, wat moet ek doen, Here? So wat doen hy hier? Hier's 'n belydenis dat Jesus die Here is. Dat Jesus
God is, kan jy sien. En die Here het vir my gesê, staan op en gaan na Damaskus en daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen. Toe ek dan weens die glans van daardie lig nie kon sien nie, is ek deur my metgeselle by die hand gelei en het in Damaskus gekom. En 'n sekere Ananias, 'n vrome man volgens die wet, wat 'n goeie naam gehad het by al die Jode wat daar woon, het na my gekom en by my gaan staan en vir my gesê, Saul, broeder, word siende. Nou moet julle onthou, God ontmoet met Ananias op 'n ander plek en hy sê vir hom, daar's 'n man, sy naam is Paulus, sy naam is Saulus, gaan na hom toe, ek het met hom ontmoet, gaan bid vir hom dat hy siende kan word en sê vir hom wat moet hy doen. En hierdie ou sê, Jesus, Here, ek het al baie van hierdie ou gehoor. Daar's nie 'n manier dat ek na hom toe gaan nie. Ek is bang om te gaan. Want ons hoor dat hy vang die mense en hy maak hulle dood. Die Here sê gaan en hy gaan. En op dieselfde oomblik het ek hom aangekyk toe hy vir my sê, Saul, broeder, word siende. En hy het gesê, die God van ons vaders, hoor nou mooi, die God van ons vaders. Wie is die God? Wie is die Vader sien? Die God van Israel. Wie is die God van Israel? Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Kan jy sien, die God van Israel, die God van ons vaders, het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor. Want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuin jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Nie net glo nie, staan op, laat jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Watter naam? Jesus. Okay, die naam van die Here aanroep, die een wat met hom ontmoet het. Hoekom? Want die naam van Jesus is gelyk aan verlossing. En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in 'n verrukking van sinne gekom en hom gesien. En hy het vir my gesê, maak gou en gaan haastig uit, Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. So wat doen God dadelik met hom? Hy begin profeties met hom praat, kan jy sien. Verskyn in hom, sê vir hom, kom uit hierdie stad uit, want hulle het my hier doodgemaak, hulle gaan jou ook hier doodmaak. 'n Opname onder die Christene het getoon dat die hoogste persentasie van gelowiges tot bekering gekom het deur die persoonlike getuienis van 'n vriend of 'n familielid. Vriendskapsevangelisasie is die grootste sleutel tot die redding van mense. Om te getuig is natuurlik, omdat Jesus ons leer om ander mense lief te hê. Karl Thomas skryf, ek kan nie stil bly oor Christus nie, ek het hom lief. Ek sou klasse moes loop oor hoe om nie van hom te praat nie, of om nie sy liefde te demonstreer nie. Die wat hom lief het, kan nie stil bly oor hom nie. Dis nog 'n mond vol daai, né? Jou getuienis bevat die volgende persoonlike 4 hoofdele. Nommer 1, en ek gaan net die hoofdele vir jou gee, jy kan dit gaan deurwerk, want ek wil hê jy moet volgende, ek weet nie of hier so blaadjie in is nie. Daar's 'n raamwerk julle in die agterkant wat jy kan gaan doen. So volgende week kom jy met daai blaadjie terug en jy gaan doen jou getuienis. Hoekom gee ek vir jou, hier's 'n raamwerk. So, wat is die 4 wat is hierdie 4 dinge in jou getuienis wat jy altyd moet onthou? Jou omstandighede voor jou bekering, of jou omstandighede voor jy die Here nodig gehad het. Maak nie saak, dit kan jou reddingsgetuienis wees, of dit kan 'n getuienis wees wat God jou ingebruik het om te doen. So wat was die omstandighede voor jou getuienis? So dan, die omstandighede wat aanleiding gegee het tot jou bekering, of tot jou verandering, okay, wat vir jou antwoord gebring het. Dan die derde een is, feite ten opsigte van hierdie bekering. Hoe het God dit gedoen? Wat het gebeur? Want dis presies wat in hierdie verhaal vir ons eindig, gaan dit vir jou wys nou. En dan die laaste een, omstandighede na jou bekering, waarin God vir jou deurgebreek het. So, hier's net 4 punte, wat jy moet onthou, wanneer jy jou persoonlike getuienis bring. Hoekom wil ek hê jy moet dit verstaan? Jy het nie 20 minute altyd om jou getuienis te deel nie.
Jy gaan met iemand deel by 'n til, jy gaan met iemand deel by 'n bank, jy gaan met iemand deel in die parkering, jy gaan met iemand deel by 'n skool, jy gaan met iemand deel langs 'n swembad waar hulle gala swem, wat ook al. Jy het waarskynlik 2 of 3 minute wat jy daai persoon wat jy geleentheid het om daai persoon se lewe by God te bring. En as jy hierdie raamwerk ken, dan reduce jy die inligting en jy sê vir jou hoe jou omstandighede voor jou bekering was. Wat was die omstandighede wat aanleiding gegee het tot jou bekering? Die feite rondom jou bekering en dan hoe jou lewe nou daarna uitsien. En dit kan jy in 'n paar minute doen. En as jy daai roete volg, gaan jy suksesvol wees in jou bediening. Ek het gesien, dan sê mense, hoor jy, ek het 'n getuienis vir die Here en sê ek is reg, kom bring dit in die kerk. Ons het baie keer sulke getuienisdienste. Ek sê vir daai ouens, hoorie, jy het maksimum 5 minute. Want alles wat jy oor 5 minute gaan bring, gaan jy die ouens verveel. Want ouens wil nie die detail weet van 'n klomp dinge nie. Die telefoon het 12:15 die aand gelei nie. Maar die telefoon het die aand gelei. Verstaan jy? Los die detail, los die fyn. Vat jou getuienis nou, dan gaan skryf en gaan lees jy hierdeur hoe Paulus dit gedoen. En jy moet letterlik jou hele getuienis op 1 folio bladsy kan skryf. En dan moet jy hom kan aanbied in 4 of 5 minute maksimum. OK. So, as jy volgende week hier aankom, Mike, jou papiertjie voor jou op die tafel, ek sal 'n podium hier neersit. En jy gaan jou getuienis vir ons deel. Is dit 'n deal? Julle, as jy dit gaan leer, gaan jy jou getuienis effektief kan gebruik en dis eintlik al wat ek wil hê jy moet doen. So, kom ons kom volgende week terug en skryf jou getuienis uit. En baie keer kry mense en sê hulle, hoor, ek het nie die vrymoedigheid om die getuienis voor mense so te bring. Ek sal dit in 'n gesprek met mense deel, maar ek kan nie so voor. Dan bring jy daai getuienis, dan lees iemand dit voor namens jou, dan weet die ander ook deur daai getuienis wat gebeur. OK. So moet nou nie vlug vir volgende week nie. Veg vlug, wat sê aan een? Dit is ons 3 fees. Wat sê aan een? Ja, OK. So, staan vas. Skryf jou getuienis uit. Kom volgende week terug. Moenie by bel en sê, "Hoorie, ek kom nie vandag nie." OK. Dan gaan ek sê, "Hoorie, jy het nie jou getuienis gedoen nie." Maar dan het julle, die Here bless julle. Kom ons bid en dan verdaag ons in sy liefde. Here, dankie vir vanaand, dankie vir u woord. Help ons, Here, dat ons saad in die goeie grond sal val, dat ons 'n 30, 60 en 'n 100voudige opbrengs sal lewer. Gee ons vrymoedigheid, Here, ten opsigte van ons persoonlike getuienis. Help ons om ons getuienis, Here, met ander te deel en help ons, Here, om effektief na mense uit te reik met die boodskap van Jesus. Here, ons het nie 'n klomp inligting nodig nie, ons het eintlik net Christus se liefde nodig. Ons moet iemand se behoefte identifiseer, ons moet iemand se nood, Hemelse Vader, identifiseer. En wanneer ons daardie ingang, daai deur wat oop is in so 'n persoon se lewe vind, kan ons instap en dan sal U, Here, die werk doen. As ons bereid is om 'n pad met so 'n persoon te loop. Here, help ons om te verstaan dat ons het 'n verantwoordelikheid in hierdie week wat voorlê om ook ons getuienis met iemand te deel en bring ons volgende week bymekaar, Here, in U liefde en verheerlik so U groot en wonderlike naam. En ek prys U daarvoor, Vader. Amen. OK, julle, blessings vir julle almal.